Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studios, 'n ongelooflike studio wat vir ons toegelaat het om spasie te maak hier vir die set wat ons hier gebou het sodat ons hierdie podcast kan shoot. So dankie aan Jaco van Connection. Ons gaan net nou 'n bietjie oor die studio ook chat. Ek is opgewonde oor my gas vandag. Ek wou al lank met hom gechat het en ek is baie bly hy het ingestem vir hierdie podcast. Hy is 'n sanger en 'n liedjieskrywer en 'n vriend. Julle sal hom ken vir liedjies soos Sally Williams No Gut. Verwelkom asseblief vir Jackie Lou. Ek dink ek het gesê, ja, sorry, ekskuus, Jack de Priester. Welkom Jack de Priester. Dankie Yuri Els. Obviously grappie, ja. Maar ons weet dit gebeur baie. Exactly, ja. Ek meen, hoe verkeerd het mense al vir jou gevra, sing asseblief Sally Williams Nou Gut. 100% tot Jack het al vir my gevra, jy weet. Asseblief, ja. Sê vir hom as jy 3 pikkewyne sing. Ja. Sal hy vir jou. Hy het actually ek het my gesê as nog een tannie om vir hom 3 pikkewyne te sing, dan gaan hy dalk sing. Jy weet so. Ja, yes. So, ek dink dit is 'n cool ding, want hy's 'n cool ou. So Ja. Hoe gaan dit met jou? Lekker. Goed en goed met jou. Man. Lekker beste dag ooit, hè? Ja, definitief. Baie keer vra mense vir my, wat is jou slegste dag? Dan sê ek wel, dan sit 'n sarkastiese hoed. Exactly. Ek het dieselfde met 'n Speedo. Het jy 'n beste dag ooit Speedo? Ja, maar hy's skynend. O ja, okay, lekker. So is eintlik vir ander mense 'n lekker dag. Ja, vir ander mense 'n lekker dag. Ag nee, nee, weet jy wat, wat ek van jou hou is jou positiewe houding wat jy altyd het. Ek val sommer met die deure in die Ja, huis. nee, go for it. Ons het eendag by in die bos opgetree, main stage, jy het die foto's geneem en ek vra dit vir jou, hoorie, ek wil graag daai foto hê waar ek staan op my eie, ek was heel my eie gewees, ek en 'n gitaar. En daar's 'n sekere magic om met 'n gitaar vir 40-50 000 mense te sing. Niks agtergrond, net jy en jou gitaar en jou talent en alles. En ek het nodig dat jy gou vir my van agteraf afneem dat ek self so staan en jy kry al die silhouet van my met die crowd. Ja. En daai jaar, ek dink iets gebeur net voor my dat ander kameramanne het ergens snert aangejaag. Ja. Jy's met hoe jy daar op die stage gaan toe tackle jou trainer van die verhoog af en sê jy kan nie opgaan nie. Jy's van okay, cool, waar kan ek staan? En daai som jou nogal op as 'n cool dude. Want dan jy vat nie die heat nie, jy's van ja, waar kan ek staan dude? Gaan staan daar. Okay. Toe gestaan jy daar te kry die shot anyway. Dit kry ek anyway cool foto. Ja. Ja. Nee, dankie. Dis goed dat jy dit noem. Ek meen, ek dink in so 'n situasie, jy moet dadelik kan weet as ek nou met hierdie ouens stry, gaan dit eintlik dit moeiliker maak vir my om die job te gedoen te kry. Absolutely. So you go with it. Daar's 'n universal kind of setting daaroor. Ek weet nou nie, ek gaan dit maar sê soos dit is. Ek weet nie wat die ouens beperking op is nie, maar die setting is in Engels you cannot attract honey with shit. Ja. You attract honey, you cannot attract Jeff. Okay, ek sê Jeff as ek my woorde nie kan uitkry nie. Jeff. You cannot attract bees with shit. With honey, you attract them better. Ja. So as jy mense 'n bietjie heuning met mond smeer, dan kom hulle nader, maar as jy sê nee, as jy nou dan vra my, ek het so 'n bietjie van 'n kort blond partykeer. Ja. Maar agter jy ek het net die hoof van 'n platenmaatskappy gesê en binne in sy moeder gevlieg. En dan is dit klaar vir my. Ja. Maar dit gaan gepaard met passie en seker goed, maar jy het 'n manier gekry om as 'n goeie kunstenaar daai rustig te maak, die lont langer te maak. Ek kan baie leer van jou. Ja, ag baie dankie. Cheers op dit. Ek gaan sommer 'n slukkie vat uit hierdie mooi Dromers en Doeners bekers. Ja. Ek Nou, moet jy sê die bekers teruggee na die onderhoud of ongelukkig ja, want die volgende ou moet uit drink. ek weet nie, die lyk is 'n Timo. Dis Timo, ja. Ja, Dis baie mooi. Ja, baie dankie. Podcast, dit is al baie slim uitgedink. Podcast season 1. Ja, dis die naam. Dis die naam is seisoen 1. Okay, cool. Nee, ek grap sommer. Wat's podcast in Afrikaans? Pot gooi. Maar dit klink vir my weird. Ja, kyk, ek is nou nie 'n ou dwelms doen nie, maar ek dink waar sien nou ek die pot gegooi? Ja. Weet nee. Ja. So ek het hierdie eintlik maar in Afrikaans noem, sê ek maar net geselsprogram. Ja. Want dit is vir my lekkerder want ons gaan stories vertel en ons gesels 'n bietjie, maar podcast in Engels is obviously nou ek dink dit het 'n bietjie ander Dis betekenis. soos 'n lighter. Ja. Wat is Afrikaans vir 'n lighter? Is 'n gereed aansteker. Nou wat is die vuur aansteek? Is Ja. die vuur aansteker. Lighter werk vir alles. Ja, exactly, ja. Niks teen Afrikaansie, maar dis self ons moet nog dit uitfigure. Ja. Want vir al die mense wat nou kyk wat my gaan judge op, nê, 'n goeie begrip het 'n halwe woord nodig. Dis die punt van dit. Ja. Dit is 'n baie cool ding wat jy nou sê, hoor gegee. Obviously ek back in the day ons lank in die wildtuin gewerk. Ja. So ons het al die voëlspesies en goeters geleer ken en ek het alles in Engels geswat. So daar's 'n klein voeltjie, hy's baie klein van die Batis spesie en sy naam is Chinspot Batis want hy het 'n kolletjie op sy ken. Chinspot Batis. Chinspot Batis. Ja. Afrikaans wit lies bosbond rokkie.
Ja nee. I mean, why? Witlies Bondbos Rokkie. Witlies. Dis baie mooi. Moenie fout maak nie. Dit knoop jou tong so 'n bietjie, maar wat het jy gesien daarso? 'n Olifant en 'n Witlies Bondbosrokkie. wit 'n wit lies, sê dit 5 keer vinnig. Exactly, Witlies Bosbondrokkie. Wit lies Bondbos Rokkie. Dit klink so 'n gedig se naam. Ja, dit is 'n verskriklike naam, maar verstaan jy, soos dis presies wat jy gesê het. Ja. Engelse woord, straightforward, beskryf wat dit is en daar's dit. Ja, so ja, kraai. Ja. Soos 'n kraai. Dis te veel. Dis anders gewees het, ja. Kraai is beter. Ek sien nou reddig so ding wat sê I saw an attempted murder. Two crows are sitting next to each other. Okay. Vir die wat jy weet nie, 'n collective noun vir twee kraaie is 'n murder of crows. Exactly. Wel. So En het jy gehoor hierdie ek dink amper hierdie is 'n Barry Hilton, ek gaan nou name drop, is 'n Barry Hilton grap. ja. Jy weet dat die wildtuin lank gewerk het. Daar's baie giftige slange in die wildtuin. Ek meen jy sal moet weet wat is giftig en wat is giftig nie. Ja. Nee. Maar jy het ooit gewonder die slang, of hy weet. of hy giftig Ja. is. Verstaan, hy weet nie as hy jou gaan byt, gaan jy nou doodgaan of gaan jy hom flip met sy kop afkap. Ja. So hierdie twee slange seil in die wildtuin. Okay, cool. En die een slang, toe die ander slang, "Chom, is ons giftig." En hy sê, "Ek weet nie. Hoekom vra jy?" Hy sê, "Want ek het net my lip raak gebyt." Wel, ek gaan nou uitvind. Ja. Jy sien dit is So goed. dis nie net 'n tandpyn nie. Ja nee, daai is Ja, hy gaan nog doodmaak. Hoor hierso Jakkie, nou dat ons klaar bietjie stront gepraat het hierso. Ek wil vir jou eers sê dankie dat jy kom chat het. Dis 'n Ek voorreg, is baie dankie. bly dat jy ja gesê het. Obviously, kom ons begin gou by hoe ek jou ontmoet het. Was 'n mooi storie vir my aan dit. Ek weet nie of jy dit dieselfde kan onthou nie, want jy was besig om te toer. Ek was dit presies. Jy het 'n show gehad. Ja. Maar ek weet nie of jy in die regte oomblik dink nie, maar jy het in Middelburg by 'n plek Ball and All gegig. Ja, oor gaan die garage. Yes. En ons het daai dag 'n pel van my se begrafnis gehad. Maar ek onthou dit so nie. Nee. Ja, en ons het by sy begrafnis ek en jy in 'n borreltas gespeel. O, Want dit is 'n special song vir ons in ons vriendekring daai tyd. wat se jaar was dit as ek kan onthou? Min of meer? 2007, 2008. 100%. Dis al in 2006 uitgekom so. Ja, so dis daar 2007. Dit was en toe het ons daai aand, het ons almal nou of nie almal nie, maar van ons vriende het toe nou daai aand gaan kuier en soos jong mense doen, ons het 'n bietjie gaan drink en gekuier en goeters. En jy het daai aand opgetree daar en toe het ons vir jou gevra of jy vir ons borreltas sal speel en jy het obviously dit ja gesê, maar ek dink dit was dalk deel van jou set omdat dit 'n redelike Hy was baie populêr op daai tyd gewees, Ja. ja, vir studente. maar vir ons was dit soos 'n wow moment en soos wat jy gewoonlik doen, het jy na die tyd maar met mense gekuier en jy het saam met jou fans begin kuier en dis hoe ons mekaar leer ken het en jy het daai aand gesê ek moet jou nommer vat. I don't know why, maar ons het so na dit het ek weer met jou gechat weer nie lank daarna nie met die cancer goed in Middelburg, onthou jy? Ja. So toe Was daai- nie vriendin van jou ook wat siek was nie. ja, dit is na dit nog. O, ook nog na dit. Ja, okay. dit is die cancer, jy het baie cancer goeders Ja, gedoen. relay for life. Yes. Waar jy om die baan stap. Ja. So toe het ek daarso was ek saam met jou daar en ons het 'n bietjie daar saam gekuier en Yes. goeters en toe het ek jou beter leer ken. Maar toe was jy nog ek dink 18 jaar oud of iets, nee. Nee, wel, ek is nie so jonk nie. Toe was ek dink ek was daar dan al 24 of iets, ja. Ja, 2008. Ek het 2003 matriek geskryf. So ek was seker Okay. so 24, Okay. 25 daar rond. Ek het seker 18 Jy gelyk het dalk. verseker agter die gelyk, ja. Jesus, ek lyk baie jonger as wat ek is. Ja. En toe nie lank daarna het ek Pretoria toe getrek. Ja. Okay. Want ek onthou ek het begin 2009 Pretoria toe getrek en dit is waar die storie van die vriendin van my inkom. Yes, ons het ontmoet daar naby Little Company of Mary, is ek reg? Ja, Cafe 41. 100%. Het ek jou gevra Yes. dat ons 'n bietjie koffie drink want ek Yes, wou jou yes. guns vra, ja. Ja. Ek onthou dit. So Jolandi sy's ongelukkig oorlede in Junie maand hierdie jaar. Ek het dit nie geweet nie. Ja, dit is baie sad. Ek dink ek wou jou vertel, maar we never got around to it. Maar maar sy hoor. het kanker gehad en sy was van Middelburg af oorgeplaas Little Company of Mary toe. En sy was lank in 'n missie ook geweest, nee. Ja, jy het baie gesukkel van jongs af met dit en sy het kanker op haar eierstokke gehad en dit is 'n struggle. En sy het toe sy was ook deel van daai vriendekring van ons. So dit is hoekom toe ek jou approach dit so belangrik was vir haar. Want sy was op dieselfde begrafnis van die ander vriend gewees. En so toe sy oorgeplaas word Little Company of Mary toe, het sy vir my gevra om elke dag vir haar te kom kuier. Sjoe. En ek het haar beloof om elke dag vir haar te kom kuier. Obviously want toe sy nou in isolasie was, mag ek nou nie gekom het nie. Ja. Maar toe sy in die gewone saal was, het ek elke dag by haar gaan kuier.
En sy het vir my gesê ek moet haar beloof dat ek sy elke dag gaan make-up doen. Want sy wil normaal voel. Ja. Want ek verstaan dit raak erger. Ja, So veral as hulle met natuurlijk, wat chemo, praat jy? Ja. dan raak dit mos verskriklik erg. Ja. En En ek ben sy was 'n jong meisie toe gewees, né, daai tyd, né? sy was jonk, sy's wat jonger as ek ook gewees, maar ek kan nie al presiese ouderdom onthou nie. Ja, maar ek ben daai sy moes seker net aan haar 20's wees, vroeg na 20's. Ook vroeg 20's, ja. En wat toe baie special was, is ek het toe eendag gedink, hoe amazing sal dit wees as jy 1 miljoen woorde vir haar kom sing, want 1 miljoen woorde was baie groot. Dit is nog steeds 'n great song, maar dit was baie groot daai tyd en dit gaan ook oor iemand wat ek weet nie of jy 'n bietjie background wil gee nie. Ja, ek kan vir julle vertel, kyk 1 miljoen woorde Ja. gaan oor kom ons noem nie name nie, maar dis 'n bekende persoon. Wat basies by Jolly Dolphins, kom ons begin daar. Ek sing by Jolly Dolphins in Jeffreys Bay. En daai jaar was 'n massive shows daar gewees. En ek het die nuwejaarskonsert gedoen. Ek dink amper is ek en Emo Adams gewees, nee. Dit was toe ek het 'n 5-piece band, Emo het ook so 'n ongelooflike 5-piece band en die MC die aand was 'n Igoli akteur gewees. En hoe dit nou maar werk is, ons maak 'n set klaar, is klaar gewerk, sê kom ons drink 'n lekker Jakkie Meister, jy weet. Ja. Op die nuwe jaar, jy weet. Gesondheid almal en so en hierdie een vriend wat die MC was, sê die want hy kan nie gesondheid sê nie, want sy meisie is gediagnoseer met kanker. Ja. Skildklierkanker. Ja. En hy gaan ophou drink tot sy gesond is. Wow. En ek gaan toe gastehuis toe. Ek het nooit vergeet nie. Ek dink ek is seker een van die enigste, ek en my band is die enigste mense in die gastehuis wat my die power gegee het om te sit in my kamer om daai nag 1:00 die oggend hierdie sang te uiter. Om te sê uit my siele te kry van wat sal ek, maar ek het nie vir my geskryf nie. Ek het vir hom geskryf. Ja. Want hy's ook 'n sanger. Ja. MC en 'n sanger. Sê hoor, die sing hierdie liedjie. Wat sal jy sê as jy weet die belangrikste persoon in jou lewe gaan sterf? Waarskynlik, want kanker is 'n verskriklike siekte. Ja. Wat sal jy gee vir hom of haar, jy weet? As jy nou dink daaroor, as jy nou op hierdie stadium en ek en jy is altyd getroud, ons weet presies wie die belangrikste persoon in ons lewe is en wat sal jy sê? Jy weet, dit is 'n baie sad thought. Geld gaan niks doen hier nie, jy weet? Ja. Geld gaan niks doen hier nie. Wat sê jy sê? En jy weet, as jy sal dink as jy bid, die krag wat gebed het is baie groter as die krag wat ons taal het, Ja. nê? Want die krag van gebed gaan beyond die mens. Ja. En daai taal het dalk 1 miljoen woorde. Wow. Dis waar die liedjie gaan. Ja. En toe gee ek dit vir hierdie vriend vir my en toe het hy aanvanklik gesê vir my hy gaan nie meer sing uit sy genre uit. Ek gee vir my platenmaatskappy, hulle wil nie opneem nie, as die 3 pikke wyne genoeg nie. Toe betaal ek self vir die liedjie en self vir die musiekvideo. Ja. En op die ou end toe bel die man my en sê hoor jy gaan trou met hierdie meisie. Wow. En toe het ek op die troue gaan sing akoestiek. Ja. En toe die video uitkom, het die video 'n bietjie suggest dat die meisie is dood. O. En toe is hulle baie kwaad vir my. Want shame. dit is maar net onthou dis emosies wat jy tel. Ja. Verstaan, dit is nie prakties nie. Ja. In elk geval en toe hierdie liedjie, ek het nou 'n tydjie terug, jy weet daarvan ons het afgegaan na Wellington toe. Ek Ja. het ook John hulle en Spoegwolf en almal afgegaan om die toekenning te kry vir streams. Ja. En toe die liedjie multiplatform gekry. So ons het nie verwag 'n liedjie wat 'n ballad is gaan so goed doen nie. Ja. Hoor, dit is 'n mooi storie en ek bedoel daai obviously die music video vertel nou Eintlik die storie. die storie meer van dis nou iemand met kanker. Ja. So dit is hoekom en Jolande het geweet van dit en die dag toe ek het vir jou gevra of jy vir haar sal dit gaan sing. Toe het jy het ingestem obviously en die hospitaal moes ek toe die reëlings tref het hulle gesê ja, maar ons mag nie foto's neem nie. Ja. Geen foto's, maar dis op die pasiënte Ja, en ja. daai tipe goeders. En ek onthou die dag ek het vir haar gaan kuier. Jy het net buite die kamer se deur gestaan en wag. Haar maat nog by haar gesit en toe sê ek wag, ek het iets vergeet in die kar. En toe begin jy buite te stap jy in met die gitaar en jy begin speel. En jy het 1 miljoen woorde in borreltas en ons het so lekker daar gekuier daai dag. Dit was 'n baie special moment. En dit is waar ek baie meer respek vir jou gekry het as wat ek al reeds gehad het oor dit wat jy doen, verstaan jy? En daai het haar lewe massively verander. Sy's deur, sy het dit oorleef. Ongelukkig het sy dit nie gemaak by einde. Sy's nou oorlede aan ek dink is verskeie ander redes, nie net die kanker nie. Maar daai dink ek het 'n massive impact op haar lewe gemaak. En ek weet nie of jy kan onthou nie, maar hulle het ons toegelaat om ook daardoor het jy vir ander mense ook in die hospitaal gaan sing. Ja, ek's daar. Jy weet, maar is wel. Ja, so toe daar was 'n paar kindertjies wat Ja. ons gaan hallo sê het. En die een ander storie wat vir my baie uitstaan van daai dag was daar was 'n tannie gewees, 'n ouerige tannie. Ons het daar ingestap en jy het haarself voorgestel as Jackie Lou en sy het nie geweet wie jy is nie. Toe vra jy vir my tannie, kan ek vir jou 'n liedjie sing? Toe sê sy ja, maar sy weet nie wat nie. Toe sê jy vir haar jy gaan vir haar
Lucas Maria se droomvrou sing. Ja. Toe begin hy hom speel en die tannie was baie hartseer. En na die tyd het sy gesê dit was 'n spesiale oomblik want haar oorlede man het daai liedjie vir haar gespeel op hulle troue. Ek onthou dit, dat jy dit sê. Ja. En daai's 'n moment hoor. Ja, absoluut. Weet jy wat die ding van musiek is wat ek dink, dankie dat jy dit goed terugbring want ek vergeet van hierdie goed. Want obviously mens doen seker goed in jou lewe want jy dink nie daaroor nie, jy doen dit net, jy gaan aan want jy weet dis die regte ding om te doen. Ja. Hoe jy iemand laat voel met musiek sal jy nooit vergeet nie. Ja. Dis hoekom ek dink en goed ook partykeer as jy ekskuus, ek het vir die kindertjies 3 pikke wyne gesing. Ja. Want dit is dieselfde album wat ek dink amper nee ek jok. Die Botteltas en 3 pikke wyne was op dieselfde album gewees. Ja. En dit is nogal 'n groot liedjie vir my gewees en kindertjies wil dit hoor. Ja. Hulle hou van die energie van dit, jy weet. En so ook die energie van iets wat jy gehoor het op jou troudag. Ja. Iets wat jou oorlede man jy weet Kevin Leo, ek wil sommer sy naam noem. Ek en hy het ons baie saam gesing onder Jakkals en Leeu. En dan sing Kevin vir hierdie tannies Elvis, jy weet, en I'm caught in a trap. Ja. Maar die tannies huil want hulle onthou hulle self as 'n jonger self. Ja. So ek dink wat Botteltas nogal spesiaal maak en dit is ek moet vir jou 'n kompliment gee. Daar's 2 tipe Jackie Lou fans hierson hè. Ja. Die een is die 3 pikke wyne fan wat hou van party en goed en die ander is wat bietjie dieper delg. Jy weet delf aan woorde en dis Botteltas. Want Botteltas is die naaste aan my en my familie, ek het baie broers en susters en neefies en niggies. Hulle is gek oor Botteltas en my naaste vriende. Ja. Hulle sê maar daar's Jackie. Nou hoor presies wie Jackie is, jy weet. En dit is baie maklik as mense my ken, dan kan hulle my musiek beter verstaan, want dan gaan jy verstaan hoekom hy Spaceships gedoen het, Spaceships en Caledon, al die nuwe goed wat nou uitgekom het. Ja. Want hy kom van Botteltas af. Hy kom eintlik nie van Pikkewyne was na Botteltas gewees, jare daarna. Ja. In elk geval so die ding is daai tannie het gevoel, okay, cool. Dit is wat nou hierdie koneksie is belangrik genoeg vir my. Ja. Dat hierdie jong sanger dit kom sing en ek was toe ook baie jonger is nou gewees en toe het ek nog verskriklik naby my siel gelewe. Ja. Mag ek vir sin as ek dit sê? Ek het naby my siel gelewe. Kyk, jy raak slimmer in musiek. Ja. Jy kom agter, okay, hierdie werk, so as ek hierdie kan sing, gaan ek meer feeste kan doen en die ander songs anyway kan sing. Ja. Maar daai tyd het ek nog nie dit geweet nie. Daai tyd het ek nie gedoen wat ek dink is reg, jy weet. Ja. En vir my was Botteltas reg. Iemand woorde was reg geweest. Skielik kom jy agter my nou weet jy dit werk. Ja. Nou is die luisteraar ook, okay, maar hoekom het hulle nog so baie ballads aan nagedoen wat hy weet dit werk? Ja. So dis so goed jy luister Tracy Chapman Fast Car en sy doen nog so 3 sulke liedjies. Ja, nee, daai eerste een is die enigste wat my getel het want toe het sy nog nader aan haar siel gelewe. Ja. Dis al wat ek bedoel, ja. Nee, maar dit maak vir my sin. Ja, maak vir my definitief sin. maar daai was toe nou die ander highlight van daai dag en goed. En obviously na dit het ons nou maar bevriend gebly. Ja. En jare later het ek nou obviously in die musiekindustrie begin betrokke raak en werk en toe begin dit nou met musiekvideo's wat ek vir jou 'n paar video's en goed op kyk, maar dit is nog voor jy nog by die Wildtuin gewerk op 'n stadium wat jy foto's geneem het. Ja, dis waar. Ek was eers terug Laagveld toe. Toe was jy nog glad nie regtig volgens my deel van die musiekbedryf. Jy het net gelike vir die musiekbedryf, jy het nog nie regtig musiekvideo's gemaak nie. Toe is nogal baie connect, want ek Wildtuin toe gaan en vra ek vir jou oor die jy het 'n paar lodges daarso wat ons kan gaan bly nie. Dit is presies dit. En toe eers toe ek terugkom Pretoria toe en weer hier kom bly en in die musiekindustrie begin betrokke raak. Dit is nou weer lekker gekonnekt. Want toe bly ek ook nou lekker naby en kan nou 'n bietjie braai en daai tipe goeters. Weet jy die lewe is so vinnig, baie keer moet ou met 'n vleisie braai, né? Net 'n bietjie connect en 'n bietjie sê hoor hierso, hoe gaan dit met jou? Jy weet, what's going on, jy weet. Ja. So dit is basically my storie met oor hoe ons mekaar ken en hoe ons bevriend geraak het. Yes. Maar wat ek nou vir jou wil vra is daar's dalk mense wat fans is wat dalk nog nie weet nie. Jy's al langer as 20 jaar in die industrie. 27 jaar. 27 jaar. Ja, dis verskriklik lank. 1998 het ek begin. Hoe ek het onthou, ek het voor dit begin, 1994 by die skoolbands. Maar 98 is nou jaar na skool gewees. Ek het 70 matriek gemaak en toe het ek begin geld vra. Dit is nie baie nie, dit was R300. Ja. Maar dan kan jy jouself begin sê dat ek professionele kunstenaar wat mense boek om geld weer te maak vanaf. Ja. So ja, 98. Ja, dis way back 98 was ek standaard 5, ja. Ja, sure. So ek word volgende week 40. Hektiek. So vir my voel dit ek is nou al ek voel ek nou al 'n bietjie ek lewe nog naby my siel dink ek daarom. Ja, maar dis great hè. Ja, ek probeer. Ek is nou weer terug daar. Is jy nou weer my siel het weer maatjies gemaak. O, jy was okay, julle is nou. Want ek is nou so lank in die bedryf. Ek dink Spalo het vir my gesê het wat by Koleski werk het gesê jy kan eintlik al hierdie songs net weer doen. Ja. Want ek sing al so lank. Mense ontdek nou weer eintlik die songs. Ek meen daar's 'n nuwe generasie wat nie eens Botteltas ken nie.
True, en hulle is ook jou fans. Ja, en hulle sal sê maar pikkewyne, hoene wat ek kykkel nie, die goed wat die jong mense nou luister, maar as jy gaan teruggaan en gaan kyk waar ek vandaan kom, Ja, gaan jy sê okay, dis die jare wat ek probeer dit min op die onderhoude sê, maar ek wil net maar sê dat jy perspektief kan kry. ja, Dat Frans van Cooke nog in my band gespeel het. Jy ja, weet, wat hy bysit in my band gespeel het. Ons het daai songs. Ek dink kyk ons bly goeie vriende want hy's 'n solid ou. ja, En interessante storie, jy gaan hierdie like. My een vriend, Charles Brouwer, hy's al in die Kaap. Jy ken vir Charles waarskynlik. ons het een keer Drummer Charles, ons het al ontmoet, ja. Nou Charles se dogtertjie waar hy inkry by 'n skool naby in hulle huis en ek was in Deefmalang Hoërskool in die Kaap gewees. Hy bel my sê hoor die bel die hoof en vra of my dogter nie in die skool kan kom nie. Nou is alles is al gesluit, nê. Hoe gaan nou? Die skool is vol. Ja, Ek sê hoe gaan ek nou bel? Dit was jare gelede dat ek was. Hy sê wat jou foto is lewensgroot voor die hoof se kantoor. o, Ek sê wat? Hy sê ja, jou foto en dan ek dink een van die Springbok rugby speler en Fransje van Cooke. Die ironie is polisiekar Fransje was nie in ons skool gewees nie. Hy was in Bellville wat ons vyand skool self is, nee, okay, ja. met NTBS. Ja, So kom ons sê so Fransje van Wynand was in Bellville en die res van die band was in DF. o, Maar hulle foto's is daar, nie sy foto's is daar. En ek praat so grappende wyse met Fransjo en ek sê vir môre ek onthou nou, ek vertel van die foto's teen die muur. ja, Hoekom is jou foto op? Ek meen, nou inspireer ons die kinders met die verkeerde foto. Want hulle wil so al wys wat as jy wil maak in die bedryf, hierdie ouens het dit al gemaak Ja. en so. Fransjo sê vir my, nou gesê met permissie, hulle kan dit uitbeep, maar dit is die actual woorde van Fransjo gewees. Jakkie, want hulle kan nie fok of polisiekar teen die muur van 'n skool skryf nie. So hulle sit die frontman op. Ja, ja. exactly. Hulle kon ook die hele band op die foto. So dit is nogal vir my cool om daai geskiedenis te hê van ek as mens ja, word nog steeds vereerder in my hoërskool. En dit is nogal 'n groot ding cool. want ons van die kinders waardes leer en leer werk hard. Ek Ja. meen jy's in die bedryf, jy weet self. Ek meen in musiekvideo bedryf, in enige TV-produksies, musiek, klankmanne, drummers, gitaris, as jy nie heel bo is nie, ja, gaan jy waarskynlik nie werk hê nie. ja. So werk jy om te kom is baie moeiliker as om af te gaan van daar af onder. Ja, nee, jy moet hard werk en klippe kou En- om waar bo uit te kom. En om daar te bly, jy weet so. Ja, dis ook 'n moeilike ding. Veral ek dink in vandag se tyd ook is dit en hier is nogal 'n interessante vraag vir jou. Toe jy begin het in die industrie, ek weet nou nie of hier is nie die eintlike vraag nie, maar ek gaan jou vra, was daar 'n moment gewees in jou loopbaan wat jy gevoel het hierdie was jou deurbraak moment waar jy het nog altyd gegig en altyd gesing en toe was daar nou een moment wat iets gebeur het Ja. of 'n song en toe begin dinge nou regtig beter raak. Absoluut. Ek wil dit antwoord, maar ek wil ander vir jou ook antwoord. Net voor dit in 1999 Ja, het ek gesing by Tidals in Mosselbaai okay. en ek kom agter die mense is sal glad nie belang in my nie, nê, nee, tot so half 20:09 Ja. as hulle geketty. Yes, dan is ek hulle 'n legend, nê. Nee. Ja. En waar is die selfrespek in dit, jy weet? En Ja. op daai stadium het ek besluit ek gaan ophou. Okay. Ek is nie 'n Hans Wors vir dronkgatte optree nie. En toe het 'n vriend van my Vincent Hill in Mosselbaai vir my so goed gegee van sy golfsak af. Wow. En gesê Jakkie, as jy 'n superheld was, maak dit jou cape en wees Jakkie Lou vir die dronkgatte, nê? Nee? As jy môre gaan fliek kyk, saam met jou meisie Hollywood af en dan is jy weer Jakkie Lou, nê? Nee? En dit het my sin gemaak want ek kon toe skei van gaan gooi die juggle die goed as jy Hans Wors in die tent, gaan maak jou geld, gaan huis toe en wees Jakkie Lou en lees jou boek en al. So ek kon daai ding doen. Toe wou ek opgehou het want dit het vir my gevoel is te weird. En daai het my gehelp. Ja. Toe het ek aangegaan en toe my oomblik wat ek gevoel het nee verander alles nou. Ek het net geteken by Select Musiek Ja. en hulle het die afskopkonsert gedoen by die KAK in Oudtshoorn en ek Yes. is van Oudtshoorn, gebore in Oudtshoorn. Ja. En ek het opgestap, is eintlik 'n weird feeling want ek het opgestap toe op daai verhoog en ek sing vir al die duisende mense, soos 3 pikkewyne nou uit. En ek sing 3 pikkewyne en duisende mense in die Karoo ken dit, nê. Nee. O ja. Hulle ken die song en die liedjie is net uit. En ek het gevoel soos die keiser sonder klere. Ek is skaam want ek is so exposed, nê. Nee. Skielik is die huisgenoot daar en almal is daar en ek kom agter alles van my gaan hulle nou uitvind. Imagine alles wat jy al gedoen het, nê. Nee. Ja. Gaan mense jou uitvra oor en hulle gaan jou expose nou. Ja. Daai plek in jou hart wat naby jou siel is, Jessie. gaan almal nou weet, Ja. nê. En jy het nie meer 'n kans hier want jy gesoek daarvoor, nê. So die oomblik was nie van jy nie, die oomblik was soos o shit. Ja, wat nou? Wat het ek nou gedoen? Miskien moes ek soos baie van die rocksangers wat nou nog agter die gordyn is en net uitloer wanneer hulle liedjie uitbring. Miskien moes ek daar gebly het. Skielik word hy kommersieel aanvaar Ja. en skielik sê haarkapper vir my, dis 'n ware storie, ons moet jou hare nou kleur. 'n Rooi flippin kuif insit, peroxide,
jy moet leer baadjies begin dra en met 'n Puma tekkies en goeters want ek moet pop raak en goeters want dis wat die popbedryf van jou vereis. Ja. En nou ek onthou die jaar voor dit is ek beste rocksanger by die Sametoekennings benoem, né? Ja. Want dis ek nog nie exposed nie. Skielik expose hulle my en ek word benoem as beste popsanger. En ek praat met Fransjo en ek sê vir Fransjo van kyk, ek sê van hoorie, ek voel 'n bietjie like uitverkoop hierso. Hy sê maar jy wil mos daai leer baadjies met my Puma tekkies daar musiek vir jou sê. Ja. En toe begin ek die bedryf verstaan, jy weet. Ja. Jy moet baie keer die mense in jou krul injaag, het almal weet wie jy is, Ja. voor jy vir hulle die mooi goedjies kan gee. Sê hier's botteltas, hier's iemand in woorde. Ek sien, ja. Maar voor die tyd was hy daar gewees, maar nobody cared. Ja. Jy het skielik gele om, jy weet. So 3 pikke wyne basically, obviously dit is die song wat almal nog steeds wil hoor. Altyd. En ek grap altyd as ek sê dit is 'n kunstenaar se begrafnisliedjie. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Want jy gaan hom sing tot die dag wat jy doodgaan. 100%. Ja. En weet jy, kan ek vir jou 'n mooi storie vertel van die liedjie? Asseblief. 3 pikke wyne is nou maar wat dit is, jy weet. Ja. Daar's nie diep stories agter dit nie. Ja. Maar die liedjie het uitgekom net toe my pa afgetree het. Okay. My pa het op 63 afgetree, nee. Toe sy net 'n bietjie moeg en hy's 'n bietjie my pa was al jare op 'n dominee by NG Kerk. Ja. Op daai stadium het hy mos 'n pensioentjie wat die dominee gekry het, het hy gevat en hy het dit belê in 'n besigheid waar my broer by gewerk het. En hierdie besigheid het deur 'n ding gegaan en hulle het my broer gefire en my pa se geld gesteel. Ai. Dit is presies wat gebeur. Ja. Ek meen ek kan 'n lang storieetjies maak, maar Ja. dis nou weet jy, ek het nie geweet daarvan nie, nê? Want ek is baie aggressief met sulke goeie. Ja, Ek wil ja. ou gaan soek en hom hê dan. Ja. In elk geval, en dis 'n baie skelm ou, ek het hom nog weer gesien. In elk geval die ou het nou by die show vir my aangekom en gesê hy wil graag my gitaar by my koop. Want hy wil die geld gee vir kanker. Hy wil die gitaar by teruggee. Toe gaan hy op die verhoog langs my. Ooh, daai selfe ou. Selfe ou, Yes. jare later, nou die dag. Ja. En toe sê ek, "Jesus, hierdie ou is so groot legend en hy's dankie julle en hier is die gitaar vir jou terug want toe ek sy kaart swipe toe blok hy hom 3 keer en toe gaan hy huis toe. Ag Hy wil nee. net 'n bietjie daai lekker. Miskien sulke mense ongelukkig, maar hulle tyd sal kom. Die Ja, wil sal ja. draai. Wieldraai. Daai sal het my pa se geld gesteel en toe het ek die bedrag geld wat my pa gesteel is nou wat dit was. En ek het 3 pikke wyne as 'n independent artist uitgebring sonder 'n platenmaatskappy aanvanklik. En ek het die CD's by Boot vir my kar uit verkoop by Maloney's waar ek Ja. opgetree het. En toe het ek presies dieselfde bedrag geld in my rekening gehad. Wow. Ek het daai geld net so oorgesit vir my pa. En my pa het aangegaan wat hy moes aangaan mee, kom ons sê maar 'n huisie klaar bou wat hulle Ja. wat ook al hulle moes doen. Skuld op betaal kan nie wat hulle gedoen het nie. En ek sal altyd onthou en my pa sê nee, maar ek sou jou geld terug hê. Ek sê nee. Nee. Ek wil daai geld nie terug hê nie. Want die blessing wat daarna gekom het, Ja, weet almal nou. exactly. En elke keer as ek 'n liedjie sing, kom daar 'n tipe van 'n blessing deur die speakers. Ja. En ek sal dit is die rede sien hoekom die liedjie 'n evergreen is. Ja. So dis nie 'n hit song wat kom en gaan nie. Daai liedjie is nog steeds so groot iets wat hy Dis al die jare huge. was. Ja. En daar's 'n magical ding agter 'n toweragtige ding wat die universe my gegee het. En dis hoe dit my begrafnisliedjie sal wees, want dit sal vir altyd daar wees. Ja, en jy gaan daarin sing tot die dag wat jy doodgaan. En as iemand nou Ja. 'n liedjie moet uitbring oor enige pikke wyn of iets, dit kan nie werk nie, want Dit gaan nie want dit It's is been dit is done. gedoen en ja. Het iemand al ooit daai liedjie gecover, weet jy? baie. Nee, Is dit? ek kry elke naweek kry ek so 4, 5 mense wat vir my by karaoke bar gaan afneem en wie Ja, dit sing. En ek love it. Dit is Ja. great. Dit is wonderlik dat mense die liedjie wil sing want onder die liedjie se party staat. En Ja. by troue as jy hom aansit, gaan die mense lekker tyd hê en ek's bly dis my liedjie. Jessie. So die eintlike vraag wat ek wou by uitkom voor ek nou gevra het oor die oomblik is, vanaf die oomblik wat jy toe nou die industrie betree het as 'n kom ons sê suksesvolle Ja. kunstenaar. Wat ek weet nie hoeveel jaar terug was dit nie, maar het hoe baie die industrie verander van back then tot nou? Baie. Kyk, oor die maklike antwoord is toe ek begin het was al kom ons sê 80 suksesvolle kunstenaars in die hele land. Ja. Dwarsteer as jy nou gaan dink aan al die pad van Bless tot Sonja Harold tot miskien Karen Zoid, daar was 80. Ja. Okay? Die rockers was min. As ek nou dink volgens my was dit gewees ek Beeskraal, Karen Zoid, daar was Diff Olie was 'n band, Gian Groenspinnekop, Wellen Swart, Koos Kooi. Dis Ja. min, dis 10, né? Ja. Nou is 800. Yes. Ja, dis baie. Dis 800. Elke ou wat nou gewerk het en dit gedoen het, sê hoorie, maar as ek sing, hoef ek nie met te werk nie en ek kan nie die mense laat dans. Ja. Weet, en is fyn. Ek dink die mense sal uitsorteer. Ek vergelyk dit met karre. Ja. Daar sal altyd Audi's wees en daar sal altyd Mercedes wees en BMW wees en dan kom Hyundai kom in, dan gaan hy weer of Daewoo. Onthou Daewoo. Hulle kom en gaan. Ja. Dan sal daar Kia's wees wat langer hou wat miskien 'n goedkoper opsie is Ja. waar daar baie van is.
Die mense sal besluit en hey, weet jy as jy weet jy's 'n Audi of jy's 'n BMW of 'n dierenkar, gaan wys vir hulle, jy kan dit weer doen en weer doen en weer doen. Kyk, ek gaan weer name drop. Kyk vir Steve Hofmeyer. Ja. Hy bring weer en weer great goeders uit. Kyk vir ouens soos Koos Kombuis, die goed bly mooi, verstaan wat hy skryf, jy weet. So daar's definitief plek vir die nuwe ouens en plek vir die ou ouens. Ja, definitief, dis 'n goeie vraag. Ek dink net in vandag se tyd, omdat ek sal nie sê die mark is oversaturated nie, maar omdat ek in die industrie werk, maar ek is meer behind the scenes. Ek sien al die verskillende produksies en platenmaatskappye en kunstenaars wat kom en gaan. Ek dink as 'n jong nuwe kunstenaar, dink ek is dis nogal challenging om nou dis maklik om iets te release, maar ek dink om deur te breek en suksesvol te raak is baie moeilik. Dit is ons kunstenaars het 'n sê ding, song is king. Absolutely, ja. En ek wil vir jou nogal geluk sê, ek weet nie waar sorry nou nie, maar jy het 'n video gemaak met my drummer ingespeel het vir Heidi. Ja. Langs, nee. Ja. Hy's dadelik op 17,000 views gewees. Ek dink 'n dag of 2 later. Ek weet nie hoe hy nou trek nie, maar hy sukkel oor 20, ja. Maar hy loop, nê, en onthou dit is obviously baie moeilik vir 'n girl om dit te maak in die bedryf teestaan. Ek was altyd so gewees. Ek sê dit nie net hier dis vir ek wil hê daar moet meer vrouelike sangeresse wees, was te min. Ja. Ek het 'n vriend gehad, hy is al oorlede, oupa Elvis. Ek weet nie hoe moet dit nie. Hy was altyd by Eastern Traders in Boksburg, het hy altyd gekom na ons toe met so dik boek van al die bekendste mans in die land, nê. Ja. Met foto's en alles. En dan bring hy net vir jou foto en teken vir 'n foto, jy som met 'n foto en dan is hy weer in die boek. Hy boek is so dik, nê. Wow. En ek is seker 4-5 keer in die boek, Steve is seker 10 keer in die boek. Hy het verbles, hy korste, noem dit. En die vroue boek is so. Ja. Ek sal dit nooit vergeet. Die vroue boek is so 'n paar bladsytjies. Ja. Wat hy net maar saam met Jonita en saam met Karen Zoid. Want daar was nie baie nie. Daar was nie baie nie. En dit is eintlik 'n crying shame, jy weet. Ek dink dit is die ding as iemand as jy ek dink 'n vrou wat beautiful sing en daar's so baie van hulle word miskien maklik beledig. Ek weet nie as jy my sê Jakkie het jare of nie. Nee, ek het nie. Wat is jou volgende vraag? Hierdie middelpaadjie is breed, nê? Ja. Exactly, ja. I don't care, weet maar ek dink is miskien partykeer het 'n vrou 'n baie sterker persoon saam met hulle nodig wat sê hoor, dis cool man. Ja. Jy het af aand gehad en dit is baie so hartseer in ons kultuur. Ja. En ek wil dit aanspreek. Dit is iets wat ek jammer is oor. Dis baie moeilik vir enige kunstenaar om uit te kom. Maar ek wil hê die jong sangeresse moet nou 'n bietjie sê, weet jy, kom in die bedryf en ons toer die bedryf en ons bring hit songs uit. Skryf saam met 'n groep mense, jy weet. En soos wat die sangeresse wat jy ook nou saam mee werk, hulle doen goed en hulle doen. En ek in Amerika huidigelik is daar baie country sangeresse en baie meer as mans. So hulle het dit uitgefigure alreeds. Ja. So ek wil hê ons moet dit ook uitfigure. Maar miskien is dit klaar besig om te draai want ek dink daar's al klaar huidigelik meer vrouens as obviously back in the day wat sangeresse is. Nou, ons het 'n paar. As jy nou kyk na die top charts, is daar baie vroulike kunstenaars wat se songs chart. En it's wonderful. So ek dink dit het al begin draai en dit is 'n goeie ding. En absoluut, ek meen net jy al gesing die laaste tyd sangeres soos Carline Nisselman, wanneer sy sing incredible. Ja, lanklaas. Ek meen en Charlize Berg, ek meen sy sing soos die sangeresse oor see sing. Verstaan sy? Sy's amazing, ja. Sy's incredible. Ek meen daar's is baie sangeresse wat hulle het al die talent, nê. Nee? En ek bly jy sê hulle kom op die chart. Ek het baie lank terug die charts dopgehou, maar hulle kom terug op die charts. Ja. En dit is belangrik. Ek dink die radiostasies moet ook 'n bietjie moeite doen om hulle te ondersteun. Musiekvideo's, platenmaatskappye moet 'n bietjie vir hulle intrek want as daai bubble bars, nê, daai slapende leeu wakker word, gaan die platenmaatskappye geld maak uit hierdie mense. En vir my is dit net half soos ek kan nie verstaan hoekom, ek meen wat's lekkerder vir 'n man as om te kyk hoe 'n mooi vrou gitaar speel en sing. Absolutely. Ek stem saam met jou. Daar's min dinge wat so mooi is soos dit. Ek weet toe ons jonger was, Alanis Morissette, daai Ragged Little Pill, nou. Ja. Nou ek het 'n interessante ding gehoor nou en dis 'n bewuswording. Tussen 13 en 17 jaar oud. Kan jy nou vir my sê wat is jou gunsteling band gewees toe? Ja, nee. Tussen 13 en 17. Ja. As jy mooi gaan dink oor, jy gaan nou na hierdie onderhoud waarskynlik dink oor. Probably ja, dit gaan 'n bietjie moet dink. Daai is die musiek wat jou gevorm het, jou musiekliefde gevorm het. Tussen 13 en 17. So dit is hoekom, jy weet, baie van die jong mense wat jy het vir 'n polisiekar geluister het of A-King of van die rockbands sal vir die res van hulle lewe dit luister. Ja. Want dit het hulle gevorm as musiekliefhebbers of dis waar jou fondament is. Van daar waar jy sê ek like dit want dit klink soos dit. Ja. Verstaan jy? Ek like miskien vir Zonsonnekus want dit klink soos François geklink het toe hulle begin. Ja. So ek het Alanis Morissette geluister daai tyd. Ek was mal daaroor geweest. Onthou jy wat is daai girl daai girl, gaan ek vir jou sê wat haar naam is. Ag man, Skunk Nancy. Dit Skunk Nancy. Gaan Google dit bietjie, Skunk Nancy.
Dit was huge geweest daai tyd toe ek daai ouderdom was live, was Metallica, Nirvana. Dit is nou alles grunge, maar ek het in die grunge era was ek daai ouderdom geweest. Yes. So dis nogal cool. So ek wil hê hoekom ek dit nou noem is die jong sangeresse. Daar's mos 'n Zoe wat nou uit is, né? Ja, en sy doen goed. En sy doen goed want sy kuier ook vir 'n jong mark. Ja, Kyk, sy vloek in die songs, dis maar okay. ons almal het ergens iets geluister in 13 en 17 wat dan gevloek het in die songs Ja, wat jy ouers nie van gehou het nie, want dit outomaties raak het jou musiek. exactly. Want jy kan nou luister weer oor van my ouers weet ek luister na Metallica Ja, nie, jy weet. presies. Ja, So dit is wat en daar moet meer sulke mense wees. Ek dink Ja. daar moet meer ergens op 'n skoolbank 4 ouetjies met die mekaar hare wat die ACDC gaan wees in Afrikaans. Ons Ja. het nog ontdek nie. ja, Ergens is daar 'n ouetjie wat meer gedigte skryf soos byvoorbeeld Jan Blom se goeters wat die nuwe Bob Dylan kan wees wat 'n folksanger. Ons het nog nie regtig 'n Afrikaanse folksanger gehad nie, né? Wat regtig 'n jong folksanger is nie. ek weet van een wat possibly binnekort meer bekend gewees. Jackie sal ook weet van wie ek praat. Ek weet nie of ek dit nou kan sê nie. Sê dit asseblief, Ja. sê dit. So ons het saam met Connection Studios het O ja. hulle 'n talent kompetisie gehou nie lank terug nie. Hulle het 'n individual section gehad en 'n Ja. band section. En die ouetjie wat die band section gewen het, sy naam is Bason Laas. Okay. Dis 'n Hy lekker doen- naam. Ja, en hy doen Engelse goed, maar folk, maar baie nice. So ek is baie opgewonde om saam met hom te begin werk want ek is een van die borge van die kompetisie gewees en ek het vir elke wenner 'n musiekvideo geborg. En ja, so ons gaan seker binnekort gaan Bason hier by Connection Studios begin rekord en sy goeders is incredible. So daar is possibly folk wat uitkom. Ons is in Engels obviously, maar Ja, maar dit maak nie saak nie. maar dis 'n Afrikaanse ou en in Ja. Suid-Afrika en in Pretoria en By son, ons kyk uit vir jou. Bason Laas, ja. Dis baie onthou jy die band Not My Dog? Jare gelede Not My Dog. Hulle was baie by op die koppie en alles gewees. Hanno was die lead singer gewees en van Not My Dog. Hulle is later The Narrow gewees. O, The Narrow ken ek, Ja, ja. dis hulle ou. En hulle het Afrikaans gepraat in die liedjies, maar hulle sing hierdie heavy Engelse amper rockgoeters, rap rockgoeters en amper so Cypress Hill te bijvoorbeeld, hè. Dan praat hulle baie dankie julle, Tannie, dankie jy. Daai Afrikaanse sê goed tussen deur die songs het hulle gesel as Afrikaanse band. O ja, Verstaan wat ek meen, dis dit ons almal luister Engels musiek. Ek Ja. het niks teen Engels musiek nie. ja, Ons het net nou baie meer Afrikaanse musiek oor Afrikaanse musiek so goed doen. ja, Maar ek sal in Karen Zoid, sy sing Engelse musiek, maar sy praat Afrikaans. exactly. So ek dink definitief nee en dit voel of die ou's true to themselves, jy weet. Ja, Hy praat Afrikaans, hy is Afrikaans. ja, As jy nou daar gaan staan en you talk with Afrikaans English accent, né? ja, Jy praat so I'm from Groot. The Travis pulled me over, hey. ja. And now I'm talking very ek weet daai hoor jy, ek Ja. praat Afrikaans, jy weet, dit is ja. En hy al is hy Afrikaans, sy Engels, sy uitspraak, alles hoe hy dit doen, ja, hulle is flippend goed hoor. So ek's baie excited. Ek gaan kan ek hom Google of is dit nog nie Google? Hy het goeders al uit en ek weet op Instagram Bason Laas, so jy kan dit check. Alright. Hy's al 'n gevestigde kunstenaar, maar ek dink hierdie kan potentially vir hom baie deure oopmaak. En skryf hy self? Ek dink hy doen ja, hy skryf alles self. Wonderlik. Ja. Kyk, hierdie gaan ons so 8 maande vir hom te edit. So by hierdie tyd is hy al famous, né? Ja, teen hierdie tyd is hy het al 'n toekenning gewen en alles. Sy het ja. hierdie keer dan uit, okay. Ja. Nee, ek dink in feite hierdie episode gaan ons sommer die eerste week van Desember al uitsaai. Oh wow. So Okay. dis binnekort. Ja, hierdie is die eerste episode actually. Wonderlik. So Jy's my nommer 1. ja. So vinnig nog een vraag voor ek vir jou iets anders gaan vra wat jy vir ons gaan doen hierso. Okay. Hier is 'n bietjie meer van 'n interessante vraag, 'n ernstige vraag wat jy maybe oor moet dink. Okay. Maar ek wil graag weet, wat het hierdie industrie van jou af weggevat, maar wat het dit ook vir jou teruggegee? Is daar ietsie? Ja, ek dink wat dit vir my weggevat het die bedryf is dis baie veel eisend. So ek het baie troues gemis. Ek het baie vir my kinders se jonger lewe gemis want ek's baie op die pad. Ek gaan dink as jy 22 shows in 'n jaar doen en jy het klein kindertjies by die huis, jy verloor 'n bietjie uit op dit. Ek het aanvanklik toe ek en Anel getroud het ons het nie reg op honeymoon gegaan nie want ek meen ons het tyd nie. Ja. Ons het 2 aande in huis na gaan spandeer en toe sit weer op toer, jy weet, en Ja. toe is lank jaar vooruit beplan. So het baie van my persoonlike goed en familie is mos maar die belangrikste. Ja. Dis hoe ek dit noem. So as jy jong sanger is en jy wil gaan daarvoor om te doen wat ek doen, Ja. moet jy nou maar weet, dit gaan baie wegvat van jou van Kersfees, van Paasfees, van verjaarsdae, van anniversaries, al die goeders vat baie weg. So, wat dit vir my gegee het is 'n manier om te weet ek het iets wat niemand het nie. Maar ek weet nie of dit sin maak nie, maar jy weet as jy
kom ons sê jy is 'n goeie prokureur en jy kan mense oorreed van enigiets. Jy kan mense prokureer. Hier is 'n swart gitaar, hier is 'n wit gitaar. Ja. Jy het daai magic gekry. Het ek net maar die magic gekry om mense te vermaak. Ja, Mense kan dit kuns noem, mense kan dit ek is 'n kunstenaar, maar ek vermaak mense. ja, Vermaak ek hulle om te dink na hulle jonger self, deur ietsie so botteltas of 1 miljoen woorde wat ons nou gepraat het oor. Ek kan sien wat jy deur gegaan het met kanker, want ek is al deur dit of 'n vriend van my is deur dit, of Ja. ek gaan nou deur dit in 'n liedjie. ja, Van skool af, van die hoërskool af het ek 'n vriend gehad, sy naam is Johan Eys en hy was mal geweest oor hierdie meisie wat net niks met uit 'n waai wil gehad het nie. ja, En ek kon sy pyn aanneem. En 'n liedjie skryf Won't You Be There. Dis 'n Engelse liedjie vir my wat seker een van my mooiste liedjies ooit geskryf het. ja, Nie kommersieel nie, is dit 'n mooi liedjie want Ja. ek kan daai pyn vir hom gevat. So ek kon dit in 'n vermaaklikheid manier oordra aan 'n gehoor. yes, Verstaan? So ek het dit gekry. So dit is vir my of 'n ding wat ek trots is op. Ek weet die dag wat ek hier weg is, bly my liedjies agter. ja, So stukkies goud in ons samelewing wat hulle kan sê. Onthou jy die aans vir Jakkie gaan kyk het dat hy die storie van Botteltas vertel het of onthou jy die podcast hy vertel het van 1 miljoen woorde. ja, Dit gaan nêrens heen. Dit bly daar vir ewig. Verstaan? Ja. So dit is wat die bedryf vir my gegee het en wat die liewe Vader vir my gegee het. Verstaan? Ja. Ek meen onthou dis nie net musikante wat goed agterna laat nie. ja, Weet, musiekvideo's as jy 'n video kan maak wat vir altyd daar gaan wees Ja. en mense sê as almekaar se video kyk, dan voel ek my hart weer klop in my lyf, jy weet. ja, Ek dink dit is belangrik dat jy wat daar buite nou luister, jy het ook iets. Daar's 'n boek van Rick Warren, A Purpose Driven Life, ja. né? Het jy die boek al gelees? Ek weet van hom, maar ja, Soos almal het daai stok van Moses, né, om te gebruik vir goed of sleg. ja, En ek het 'n vermoede as jy hom vir goed kan gebruik, gaan dit vir altyd deel van jou legacy bly. ja, Obviously as jy hom vir sleg gebruik, gaan dit ook deel van jou legacy wees. Jy Ja. raak nie beter mense as jy dood is nie. Jy bly dieselfde as wat jy was. true, né? Jy raak nie beter mense en jy raak ook nie 'n slegte mens as jy 'n goeie mens was nie. Ja, My pa gaan deur 'n moeilike tyd by die stadium. Ek weet nie by die tyd wat hierdie uitgesaai was of hy al die klaar hemel toe gaan het nie, maar my pa is een van die beste mense wat ooit op die aarde geleef het. ja, En ek kan dit nou maar sê terwyl hy nog lewe. Hy is Ja. regtig 'n goeie ou. ja, Ek het nou die aand gedroom dat ek en my pa het yskas so gestap om 'n bier te gaan haal, jy weet. wow, En my pa drink nie, jy weet. ja, En my pa op die stadium, hy stap nie meer lekker nie. En ek is in Oudtshoorn in die ou huis en ek en hy stap en ek gooi toe 1 bier vir ons halfpad af want ek wil hy moet nou baie bier drink nie want hy drink nie. jy weet. natuurlik, En net toe ons elkeen die glas bier moet vat om nou te sluk toe lyk dit of hy wil val. ja, Maar eintlik het dit nie geval nie. Hy het eintlik net die tafel gelos om vir my te druk. ag, shame, En toe hy vir my druk en ek druk hom terug, toe het ons lekker gehuil. ag, En ek het so wakker geword en ek toe my vrou vra as alles oukei, sê ek vir my alles is oukei, sê ek vir my vrou alles is oukei. alles oké, ja, Alles is oukei. Dis special. Ek dink ons hemelse liefde daai van pa en seun ja, waar ons albei dieselfde ouderdom is en ons is eintlik met 2 mans ja, met mekaar cheers sê. yes, So dit is vir my ek dink daai is my baie belangrik dat wie jy is op hierdie aarde gaan echo vir altyd. So maak die regte besluite Ja. as jy kan. As jy 'n pes het wat in jou is dit vir alkohol, is dit iets in die lewe wat is dit finansiëel, is dit dubbel, laat dit gaan Ja. ter wille van jou naam, jy weet. Ja. Ek dink 'n prediker staan het geskryf, 'n goeie naam is meer werd as 'n baie duur salf. ja, En dit is wat ek het 'n gedig vir my pa geskryf wat dit eindig so. Die naam van my pa los is so belangrik en hopelik sal my naam ook so beskerm word deur die jare dat as ek hierdie aarde verlaat dat die mense sê ja, hy was 'n sharp ou geweest. ja. Ja, so. Dit is dis baie mooi goed wat jy nou gesê het. Dit is baie mooi om te dink ook. Want ek dink as jy dit toelaat dat daai as jy nou goedjies het wat jou pla, ek dink daai gaan steel by jou ook. En die mense wat daaronder lê, jy doen, maar jy maak ook die mense om jou seer. So as jy 'n goeie mens is en doen goeie goed, dit hou vir ewig en mense gaan dit altyd van jou onthou. Net gou so vinnig in 'n gedeelte van daai antwoord wat jy geantwoord het, ek aan 'n vraag gedink wat ek altyd vir mense sê. Imagine gou as 'n kunstenaar oorlede is, verdwyn al sy musiek ook. Jy kan net na sy musiek luister terwyl hy lewe. Exactly, ja. Hoe meer gaan ons Jo. musiek waardeer? Ja, dit of course, ja. Op die oomblik, né? Ja, Maar nou vang's vas digitaal deesdae. Ek meen dis Ja. nie meer ek het series by die huis van bands wat nie meer bestaan nie. ja, En wat nie meer musiek maak en dis nooit gelaai op digitaal nie. Ja. As daai CD weg is die sang weg, né? ja, Een van die bands is The Lead. The Lead het 'n album The Boy from Apricot Spells, né? ja, Dis so EP, dis die mooiste song. Dis so vir rock, is 'n girl wat sing
En ek het met die DJ Bonnie Simon oor gepraat. Hy sê vir my, "Het jy nog die latest albums?" Ek sê, "Ja, ek het dit nog." Ek het nog van die eerste Springbok Noodles albums wat ook nie digitaal versprei is nie. Ja. Ek het nog Klopjag albums wat nie versprei is nie. Wow. As ek my album verloor, ek kry 'n krap of iets. Ja. En ek is also lus gewees om die album te laai op 'n YouTube of 'n ding, want en dan stuur ek dit vir hulle sê, "Hoor, hier's 'n link." Ja. Net vir ten minste vir die families dat jy kan hoor, jy weet. Ek meen, Ja. dis 'n goeie voice note vir iemand wat jy weet wat siek is. En daai voice note as hy weg is daai stem weg. Dis die laaste boodskap. Dis die laaste. Ek weet presies waarvan jy praat. Jy moet daai voice notes eintlik vir jouself op Google of iets mail. Ja. Met 'n videoetjie by met gesig dat jy dit het. Jy weet, Ja. ek het baie opnames by dogtertjies toe ek baie klein was. En ek wou goed alles net laai op een van die YouTube of 'n cloud of 'n ding dat dit nie verdwyn nie. Ek het presies hoe jy voel. Ek was so vinnig daaraan raak voor ons aangaan na die Ja. volgende deel. My sussie is oorlede in 2013. En haar laaste voice note aan my was 2 dae voor sy oorlede was, het sy vir my voice note gestuur. Sy moes vir my kom kuier het. En toe begin sy siek word. En toe haar laaste voice note aan my was, "Ek sal jou laat weet, ek was gisteraand aan bedood." Want dit sy toe al gevoel sy voel nie lekker nie. Jo. En ek het daai op 'n laptop geberre en dit vir ewig gehou en ander memories en goed vir my en al. En daai ongelukkig was daai laptop toe nou gesteel met 'n huisinbraak. So daai is alles weg. Is gone. Maar ek onthou dit nog Die steeds. memory, ja man. So Die memory daarvan is ook baie kosbaar. ja. En ek seker van jy het baie geluister voor dit weg is. Wel ja, want ek meen daar's ander goeders ook wat ek gehad het van haar en goed. Want ek meen toe sy nou oorlede is, het ek ook my maat haar foon nog gehad en ek het die foon gevat en ons het memories en goeders gehad van haar. Alles is weg. Maar dis die ding, mens moet die goed waardeer wat jy het nou. Absoluut. Want ek meen soos net terugkom na die punt, imagine gehou, die dag as jy sterf was al jou musiek aan. Ja. En niemand mag dit ooit weer luister nie. Ons mag nooit weer teen Jordaanse musiek luister nie. Imagine dit. Ja, en dit is terrible wees. Ja, dis Terrible. sad. Want daar's mos ook daai ding wat gebeur. Die kunstenaars maak meer geld wanneer hulle oorlede is Ja, met hulle musiek, want hulle absoluut. Dit is 'n feit. ja, Ek het 'n boek gehad, the top 10 book of everything. ja, En dit was gewees die top verkopers van nadat hulle dood is. ja. Jy dink is Elvis Presley, maar hy's tweede. Eerste is Kurt Cobain, Nirvana. Wow, Daai ja. T-shirt met die geel met die oogies wat so. Ja, Hy het meer geld gemaak nadat hy dood was as wat hy gemaak het terwyl hy gelewe het. Want as Ja. die grunge, okay, Kurt Cobain het die grunge era eintlik maar begin. So hy was die grootste en dit is 'n crying shame, nee. As so iets moet gebeur. So dis is 'n bietjie makliker oor dat ons digitaal het, maar ek dink ja, dit is terrible, ja, as Ja. dit moet gebeur. Jackie, so gepraat van mooi musiek wat nooit moet verdwyn nie. Baie special song, my favourite van jou is Botteltas en ek wil baie graag hê daai song moet vir ewig bestaan en hierdie oomblik nou gaan vir ewig in my memory bestaan. Sal asseblief vir ons Botteltas sing soos wat jy dit doen op jou spesiale manier. Met liefde. Dankie. Hier is daai tipe liedjie wat jy die storie wil vertel. Ons het nou eintlik gepraat vir die hele loopbaan van 27 jaar en my droom was geweest om te toer saam met Koos Kombuis. Yes, hy was my legend geweest, nee. En die ander droom is om te sing by die KAKNK. Nou, dit was die eerste fees geweest, nee. In 2000 en 2001 het ek in Gian getoer saam met Koos. Die toer se naam was geweest Koos Kombuis en die Boland Bash Band. En toe ek het hierdie nuwe songs gehad en ek het so Koos getoer en ek is raak gesien deur iemand en hulle sê KAKNK is genooi om te sing by 'n plek daar. Yes, en dis 'n groot voorreg. Ek en my vriend Daniel Roos, ons ry deur, kom aan by die venue en die venue het toegemaak. So daar's niks vir ons nie. Ek sê Daniel, hierdie jakkie gee nie op nie. Kom ons gesit op die hoeke van die strate. Volgende oggend sit op die hoek van Baron van Rede en 'n ander straat, dis daar waar die fees gebeur, jy weet. Tannie gooi ons met geld. Ons maak genoeg geld vir 6 biere en 'n pizza. Ons voel soos miljonêers. Droom die ander dag 'n bietjie en ek skryf toe 'n liedjie van my jeug. Ek wens ek kon dit weer beleef en ek droom van die meisie met die blou oë. En dis jy. Al die jare het jy by my gebly. Onthou jy? Die dae was so kort. Maar nou het ons oud geword. En nou sien daar maande
nog die aande toe ons jonk was. Is ek en jy en 'n botteltas, altyd gedeel uit een glas. Vir altyd sal jy by my pas, want toe ons jonk was, is ek en jy en 'n botteltas, altyd gedeel uit een glas. Vir altyd sal jy by my pas. Onthou vir ons, wat toe ons jonk was. En ek het Daniel maak musiek en kom my ou na ons, hy vra kan ons handtekening kry. Hy teken ons handtekeninge langs mekaar. Die ou verander ons handtekening aan 2 diere, ek dink 'n donkie en 'n kameel. Een speel gitaar, een speel drums. So ek en hy gedoen het op die straat en hy sê nou het ons betaal. Ek sê maar ons het nie geld nie. Hy sê sing so tydjie aan, jy gaan nou geld hê. Ons maak so R20 vir die mense wat ons met geld gooi en ons betaal vir hom. Ek het nou nog 'n handtekening in my boek al by die huis. Al kom 'n man na my toe, sy naam is Bas Nel, witkop jong ou. Hy sê hallo. Wat doen julle vanaand? Ek sê nee, maar die fees kom geniet. Hy sê wel ek het 'n venue, Rock Art Theater. Langs die polisiestasie, kom sing daar. Want vanaand is die geheime afterparty van al die groot mense van die kunstefees, al die famous mense. Ek sê is reg, 100%, ek sien jou 8 uur. Wat betaal jy? Hy sê hy kan betaal in wyn en pizza. Ek sê vir hom bargain. Ek sing daai aand my hart uit vir al die bekende mense, Igoli, akteurs, sangers, sangeresse, almal is daar. En ek doen 'n mondvletjie solo, dis al my ding. Ek doen 'n mondvletjie solo en al die girls gaan vir hulle koppe af, hulle cheer. Ek dink hulle cheer vir my. Hulle cheer nie vir my nie, hulle cheer vir 'n jong Afrikaanse sanger met 'n blonde kuif wat hierdie deurstap en is nie Steve Hofmeyer nie. Ek dink wie is hierdie ou? En ek sing en ek kyk so af. Die ou staan hier langs die verhoog. Na die tyd kom die ou na my toe. Hy sê, "Het jy series?" Ek sê ja, R50. Hy sê gee my 2 en ek teken 2 series KKNK 2002. En ek voel ek het arrive. Daar is oral girls om hierdie ou te ontmoet. Hy sê ek wil binne weet wie dit is, nee. Ek sê vir hoorie, wat is jou naam? Kom ek maak die CD uit in jou. Die ander CD is vir sy vriend Werner. En wat is jou naam? Hy buk af en is baie langer as ek. Hy sê, maak het so my uit aan Teens Jorda. Wow. Teens sê vir Jakkels, hy het my Jakkels genoem, gaan jy in Stellenbosch bly? Ek sê, ek moet maar seker. Toe swat ek nog. Hy sê as 'n plek, Hatfield Square, Maloney's, McGinty's, daai plekke, gaan sing daar. Ek sê vir my kom môre, ek klim in my kar, ek en my vriend Daniel ons ry Pretoria toe. Bel my pa, ek sê hoor hierdie jakkies is klaar geswat. Ek gaan 'n rockstar word in Pretoria. Ek sing daai plekke bankrot in 2 weke. Wow. Daar's niks mense nie. Jy weet niemand nie. Ek sing my eie liedjies en die mense sê wie is hierdie ou met die hoedjie, jy weet. Maar ek vat my kar en ek ry terug. Jy weet ek. Ry terug Stellenbosch toe. En voor Kroonstad kry ek 'n oproep. Hierdie is 'n Sondagmiddag 20:03 dink ek. Ja, 20:03, ek sal nooit vergeet nie. Lei my Nokia 5210 en is Teens. Jakkels, waar is jy? Ek sê so pad terug na die moederland. Of die moederdorp, Kaapstad. Die moederstad. Die mense hier bo is gee maar vir die blou bulle. Ek gaan nie maatjies maak nie. En hou nie van my nie. Hy Teens sê vir my jakkie, gee hulle kans, gee hulle kans, gee hulle kans. Draai jou kar om. Ek en 50 vriende wag vir jou by McGinty's op 'n Sondag aand. Jy moet nou terugkom. Wow. Ek vat my kar en ek ry terug. Stel my speakers op. Daar sit Teens met 50 vriende. Teens sê vir my, kom ek en jy sing saam. En ek en hy het 1 gitaar en 2 vocals en ons sing Springsteen, Tracy Chapman, Cat Stevens, al die mooi goed. En ja, dis waar my storie begin het. Daai volgende week was al 100 mense. Wow. Die week daarna was al 200 mense. Toe bel Maloney's my terug, want ek bankrot gesing het nie eens 'n maand terug en hulle sê, hoorie, ons is nuwe eienaars, kan ons asseblief net vir jou terugkry so. Ek sê, jy weet, ek is die ou wat julle bankrot gemaak het. Nee, hulle sê, julle weet. Ek sê, wat betaal julle? Hulle sê R700. Ek sê, dan het ek genoeg om 'n band ook te kry. Vol band, begin ons Maloney speel, maar baie van die mense gaan onthou. Dit was van die grootste aande ooit in Pretoria gewees. As gevolg van Teens Jordaan is ek al benoem vir 2 saamtoekennings. Ek bly al 23 jaar in Pretoria en ek is getroud met 'n blou bil meisie. Wow.
So by die seerpuntjie. Ons blaai deur die fotos. Mis die pelle wat dood is en ons treur. Wat het met die tyd gebeur? Maar ek sien die meisie met die mooiste lag raak mooier en mooier elke dag. En sy laat my glimlag. Onthou jy, die dae was so kort, maar nou het ons oud geword. Nou sien daar maande. Onthou jy nog die aande toe ons jonk was? Ek en jy in 'n borreltas, altyd gedeel het een glas. Vir altyd sal jy by my pas, want toe ons jonk was, ek en jy in 'n borreltas, altyd gedeel het een glas. Vir altyd sal jy by my pas. Onthou vir ons, wat toe ons jonk was. Wow, baie dankie. Daai is so special. So daar's die storie agter die storie. Yes, ja, dis baie mooi. En ek dink om 'n dromer te bly is belangrik hierso. Ek dink dit as jy nie 'n dromer is nie, wat is al reg vir jou, jy weet? Wat is daar as jy net in die wêreld in rondfloat? Daar's 'n liedjie van Garth Brooks, The River. O ja. Nou ek het hom opgeneem, want jy kry hom nêrens nie. Ek het ergens 'n deel gesaai met iemand dat jy kan nêrens kry nie, jy weet. En ek het hom opgeneem want die woorde is of die hele ding van die rivier is die droom, né? Ja. En jy is die mens in die wessel wat die rivier moet uitry na die see toe waar die droom nou waarheid word. Ja. Moenie die persoon op die kant van die bank van die rivier is wat sê vir al die vriende sien daar gaan nie. Wie klim in jou eie boot Ja. tot daai rivier droog is. Ry hom uit, né? Ja. En dit het my so deurgevat deur COVID en dinge van hier kan jy nie ophou nie. Hier moet jy aan, jy moet aanhou glo in jouself. Want as jy nie in jou songs gaan glo nie, as jy nie in jouself gaan glo nie, gaan die ander mense ook nie kan nie. Exactly, ja. Dis 'n mooi boodskap daai. So dit is maar eintlik maar ek dink 'n groot boodskap, ja. Ja, baie dankie. Nee, So, gefeliciteer. ons is amper klaar. Ek het nog so 2 topics wat ek oor wil chat. Okay. So jy kan die gitaar weer neersit en daai mic weer so 'n bietjie. Ek gaan 'n bietjie tune hierso. Ek ken van mics. Ja. Ja, is daarom nie jou eerste keer agter Nee, is die my eerste mikrofoon rodeo nie. Ja. Net dat hy bietjie gemakliker is vir jou. So dankie vir daai special moment. Dit was incredible. Dankie. Die ander ding wat ek nogal respekteer van jou is jy's nie net 'n musikant nie, maar jy's 'n entrepreneur ou. Jy met jou merch doen flip en goed. Ek het al gesien by feeste waar ek al was, as jou show klaar is en jy verkoop merch en die ander kunstenaar kom op. Hulle sing 'n uur, as hulle klaar is jou ry vir jou merch nog steeds nie klaar nie. Ja. So, ek meen hoe het jy dit reg gekry? Dit is maar 'n selfvertroue ding. Ek dink net voor COVID het ek probeer om meer geld te maak in plekke soos Dubai waar ek optree wat die geld is so baie sterker as ons geld is. Ja. Toe kom ek agter maar as ek hoedjies begin verkoop, kan ek dit actually verkoop vir baie duurder. Van 20 hoedjies saam, dan kry ek baie meer geld vir die show, jy weet. Ja. Toe is dit 40 hoedjies, dit 80 hoedjies en toe ek begin meer goeders kry. Toe begin ek agterkom my mark het 'n sekere tipe mens wat vir Jakkie kom kyk. Gewoonlik ons geswat het wat nou ouer geword het, hulle het nou kinders. Ja. En hulle het goeie werke en goeders en hulle kom nog steeds my show kyk om terug te gaan na hulle jonger self toe studente. Ja. En so ek het toe begin om stouter goed te doen, jy weet. So ek het van dit saamgebring. Kan ek jou wys? Ek wou jy's gevra het, wat is van jou onlangse merch wat jy nou verkoop? Okay, so ek het mos daai liedjie Wees Lief, okay? Ja. Nou, Wees Lief, die DVD wat ek en jy gemaak het nou, nie DVD, die live opname vir jonger mense, DVD was 'n disk geweest met 'n YouTube video op. Okay? Ons weet wat 'n DVD is. Ja. Ja. Ek weet nie waarvoor 'n DVD staan nie. Digital video disc dink ek. Holy moly. Ja, Okay, nou weet ek dit. Ek Okay. dink so. Maar anyway, so ek het Wees Lief, ek het die keppies begin maak, né? So ek gaan vir jou wys hierso. Ja. So jy kan nou hierdie actually bestel aanlyn. Hier is die ad break. Skuif hy mic so 'n bietjie uit nog. Ja, Okay, want so ek bietjie sien hy's uit. bietjie in jou pad. So Ja, bietjie, so, ja, dat alright. jy meer spasie. Ja. Alright, goed. So ek het hierdie keppies begin maak nou. Hierdie is nou obviously 'n patroon wat ek mal is oor.
Tannie, hierdie is nie 'n gordyn nie, okay? Hierdie is 'n matras gewees in die 80s, right? So dis die jare wat Yuri als huge was. Okay, so hierdie was die matras en aan die kant het hy nou die wees lief op so, né? Ja. En wat cool is, al my merchandise het hierdie label, as jy nou mooi kan sien hierso. Hierdie label sê Jackie Lou Band. Yes. Maar agter op die label staan woorde van my musiek geskryf. Jy kan gou lees O, wat daar dis staan. baie cool, ja. Daar binnekant wat staan daar geskryf? Lees gou vir die mense. Ek sal poetry skryf vir jou mond en jou lyf, Jackie Lou, en dan die tweede sang van jou wat jy gesing het, geskryf het is Do Not Bleach, Do Not Dry Clean en Do Not Iron. Ja, dit is die wettige goed. Daai is die mooi goeie. Ja. Okay, so ek het nou hierdie en dan het ek vir die girls begin G-strings uitbring, okay? Oh. Nou, as jy enige liedjie vat en die woorde van die liedjie op 'n G-string sit, is dit skielik snaaks. Ek weet nie hoekom nie, okay? So onthou jy jare terug, die eerste ouens wat ek van weet wat het gedoen was Eden gewees. Ja. Okay? En Eden het gehad point of no return op die G-string. Hierdie is nou die nuwe G-strings, okay? Jy kan dit bestel by ons. So, ek wil wys hoe lyk hy. Hier is die agterkant. My dogtertjie vra hoekom het hierdie onderbroekie nie boutjies nie. Ek sê dis 'n G-string. Maar hoekom? Ek sê party tannies dra stywe jeans en hulle sê pappa maar dit gaan vir hulle 'n wedgie gee. Ek sê ja, kan of reg nee. Dit gaan 'n wedgie gee. So dis actually 'n wedgie maker. Maar so voorop het hy 'n pikkewyntjie, dan staan daar myne. Okay? Ja, dis cute. En weet jy baie mans koop G-strings? Ja? Jy sal dit nie glo nie vir hulle self. O. Jy sal dit nie glo nie. Yes, Toe begin ek mans onderbroeke uitbring. Nou goed. Ek het nou hierin saamgebring. Ek het eintlik vir jou gebring. O, baie Hier dankie. is jou nuwe onderbroek. Ag, baie dankie. So dis one size fits all, okay? Hy lyk so oor, dis die agterkant daai, die voorkant is 'n bietjie van 'n weghou vas. So 'n bietjie van 'n So daar's die nuwe en nou die aand ook optree by plek, ek by manne aand. Daar's ons vir jou man. Ag, baie nuwe dankie. onderbroek. Moet ek hom nou vir jou Jy hoef nie nou aan te Nee, trek nie, nee. want as jy hom oor jou jeans gaan aantrek, gaan jy lyk so Spider-Man. nie Superman nie. Ja, nie Superman, nie Ja, Spider-Man. Spider-Man, ja. Superman ook, ja, actually. Of Matrasman. Matrasman, Ja. Mattressman. Mattressman. Ja. So ek dink net van die ding van die onderklere en die hoedjies. Ek het pikkewyne ook. Jy sal nie glo nie. Wie sou ooit geraai dat pikkewyne my heel grootste verkopers sou wees? Ja. Actual pikkewynpoppe. Ek Ja. verkoop dit by die shows. Wow. En dan mondvletjies, gitaarbelde, drumstokkies, weet net 'n bietjie van die bandgoeders. Ja. En dit verkoop goed en dit maak 'n gaatjie toe, né? Ek dink En definitief. skoolfonds wat ek al dit help met die musiekantse en nie om die band te betaal partykeer. Ja. Jy weet, so die merchandise is maar 'n ding wat ek dink is 'n selfvertroue ding. Dit is baie embarrassing om goed te verkoop van jouself. Dis Ja, regtig so. ek kan nogal Dis dink. embarrassing om ding van Jackie Lou aan die begin het ek gesê, "Gee dit maar net weg, jy weet." En ek het dan vir my bandmembers begin sê, "Begin julle ook goed verkoop, want dan kan hulle ook ekstra geld maak." En toe raak dit 'n so 'n storie dat hulle sê Jackie sal liewer weggee want nou gaan hulle deur die embarrassing phase. Ja. Tot jy by die eerste show doen wat jy goed verkoop, dan kry jy selfvertroue en dit is Ja. dis hoe dit begin is, ja. En ek dink is seker nou lekker vir jou want op hierdie stadium het jy al so goed gedoen met die merch dat voor jou show kom daar mense aan wat al klaar jou merch dra. Ja, So jy kom aan as jy so klaar, hier sal klaar mense met Jackie hoedjies en goed op 100%. wat hulle of by 'n ander show of ek meen 100% en dit is branding. Ek weet ek was een keer op in die Bosfees gewees en hulle het na my toe gekom van die ander musikant en sê borg jy hierdie fees. Toe sê ek hoekom vra jy dit? Sê met elke tweede ou te Jackie Lou hoedjie aan. ja, Ek sê met die ouens koop dit want dit voel of jy by 'n fees. ja, Die son is baie warm in Nelspruit, jy weet daai tyd. Ja. Sit 'n hoed op jou kop en so die branding doen eintlik bemarking. Ja. Soos dit gaan. Eintlik dit is eintlik wat ek gehad het. ja, Ek kom vandag hier aan en die wonderlike klanke geneer Jaco het 'n Jackie Lou keppie op. ja, En Liz Meyering het so mooi ek gaan haar naam sê want sy Ja. het 'n naam gegee. Sy sê Jackie, jy kan nooit weer die woord Jackie Lou keppie gebruik nie. Ek sê hoekom nie? Sy sê want dit is 'n Jackie kappie. dis 'n Jackie kappie. Hierdie is 'n Jackie kappie. As jy so ouetjie aan het, jy weet die Peaky Blinders mos nou hierdie ouens Ja. die Lemmy voorin hè. Ja, ja, Maar hierdie is 'n Jackie kappie. Hy sê Jackie Lou agterop so almal van dit ek het die ander het Anton Goosen van gesê Jackie, jy weet ek het dit begin. Tereg. Tereg. Anton Goosen was die eerste wat hierdie straat. Hy sê so jy kan nie sê Jackie Lou hoetjie. Ek sê dis, hy sê Jackie Lou agterop. ja. Jy kan vir my Anton die hoedjie maak ook ek het. met 'n Anton Maar hoedjie ek wil dit nie dra nie. Ag nee, jy moet man. Nee, maar hy's 'n chom vir my, so ek sê dit maar reg. Ja. Hy het Anton Goosen het begin daarmee. Hy het dit gedra soos wat Koos Kombuis vir die Pydanas begin het. Ja. Maar ek dink my generasie, as jy ek is 'n groot Koos Kombuis en Anton Goosen fan. Yes. Ek dink my generasie is maar ander van musiek is different. Ek het die ander vir ChatGPT gevra nê. Wat is die verskil tussen Koos Kombuis en Jackie Lou? Weet jy hoe antwoord ChatGPT my? Koos Kombuis sit agter in die hoekie met 'n koppie koffie en skryf gedigte
in 'n koffie shop, nê? O, ja. En hy wys sy hart op 'n secret plek vir die mense en hulle voel altyd so as hulle dit weer hoor. Ja. As jy daai mooi liefste klavier hoor. Jackie Lou is voor op die tafel met 'n glas wyn, met 'n kraal wat ook opstaan en op en af springe en pikke wyne sing. Dit is different, verstaan? Ja. Dit is Afrikaans, maar dis energy en is mooi en is ek meen evergreens is Koos Kombuis. Evergreens is Antogoos en een of die ander, jy weet. Ja. So daar is 'n verskil, maar dis kan of dieselfde want kom wat hulle het my inspireer om die musiek te kan maak. Ja, dit is amazing want ek wou jou vroeër nog gevra het wie was jou inspirasie, maar jy het dit half geantwoord aan die begin Yes. en nou ook. En dit is my interessant want ek dink meeste mense as hulle hoor Jackie Lou dink hulle drie pikkewyne partytjie, ons gaan nou party, Ja. Rambo die polisie hond, daai tipe goed. As ek aan Jackie Lou, as ek Jackie Lou hoor, dink ek Borreltas 1 miljoen woorde. Nostalgie, ja. Ander song wat baie mooi is van jou is dit reën in die Kaap. Ja, Jo. Boetie. Dankie, ja. Yes. My boetie is oorlede in 1995, Frikkie Lou. Hy is in 'n motorfietsongeluk oorlede. En ek kon nooit uiter hoe dit my laat voel het nie, jy weet. Vir die mense wat ons geskiedenis nou nie ken nie, ek is die jongste van 7 kinders. Ek is die jongste van 7 kinders. My pa was 'n dominee gewees en ons is die Lous van Kenridge gemeente. En my boetie was mal oor bikes, met biker, my oudste broer Kosie Lou is ook 'n biker. Ek het ook baie groot liefde vir bikes gehad. En my boetie is toe net na matriek is hy oorlede in 'n ongeluk. En dit was baie erg geweest. Ons te pastorie gebly. Jy weet, pastorie is mos nou vir jong mense. Pastorie is 'n huis wat die gemeente vir jou gee dat die dominee hoef te betaal vir die huis nie. So wat dominees kry nie groot salarisse nie, so hulle kry al vir 'n huis en 'n kar en so aan. Ja. En so as jy 7 kinders is in 'n 3 of 'n 4 slaapkamer huis, dan bly jy 2-2. Ja. Jy weet. En my boetie was my roommate geweest. Ja. En hy was 3 jaar ouer as ek vir 'n kilo great ouetjie geweest. Toe hy oorlede en toe 'n jaar en 10 dae na my broer se dood is ek ook in 'n motorfiets ongeluk geweest. Ja. Kop aan kop met 'n kar en ek was nie alleen in die ongelukkie, daar het Pel vir my jakke goosin en sy meisie het voor my gery en ek en my meisie van daai tyd het gery agter hulle. Die kar het hulle eerste geslaan en vir ons tweede geslaan. Wow. Op 'n donker pad buitekant Durbanville het die kar uitgeswaai in ons baan en my vriend is oorlede en ek het seer gekry en nou lê ek daar en ek dink myself, joh, hier is 'n jaar na my broer se dood. Die polisie moet nou by my ouers se huis kom met ek spaar met pa en my maak al 2 harteval. Ons is nie 2 kleintjies gewees nie. Ja, jy kan nie weer daai nuus En breek toe nie. het ek my een vriend maak gesê, hoor die ry gou huis toe gekry vir Nico my broer. Maar hy's nou die naaste broer aan my, hy is 7 jaar ouer as ek. En hy ry toe op en my broer sê hy hoor dit in die bike. Hy het eintlik van die bike afgespring en gaan klop in sy venster. En sê hoor hom kom, jou boetie was in 'n ongeluk en my broer ry daar af met sy golfie en hy kom aan en daar lê ek op die grond en ek weet nie of my bene gebreek is, ek is te bang om te beweeg want dit is 'n moeë ongeluk. My broer sê toe hoor jy kan jy opstaan en toe ek opstaan toe vou my bene onder my in want ek het nie meer ligamente oor gehad nie. O, gonna. En my losie het ook my arm gegaff hierso, het hom net ek kan nou nog sien daar's 'n gat op my arm. Okay. En die bloed kom toe hier uit, is baie visual, sorry. Ja. My broer het 'n flippende lelike duime. Maar dis ook 'n lelike dik, like so groot toon. Ja. En hy druk hy duim heeltemal binne in die gat van my arm. Wow. Hy pas soos 'n coin. En ek het onthou dis so asof my broer vir my gesê het, sy duime was daar om my lewe te red, jy weet. Ja. En hy toe sê hy het daar aangedruk. Ja, en toe basies het ek uitgekom en ek het begin musiek maak uit 'n hartseer plek uit. O, My eerste liedjie is alles gewees oor dood, oor verlies en alles en so dis hoe ek begin musiek maak het in die rock wêreld. En Purple Turtle gespeel in die Kaap, dis hoe Frans Joel ontmoet het en alles. En toe skielik het ek 3 pikkewyne op 'n album geskryf en toe sê hy hoor jy, hierdie is massive vir die bedryf en dit klink so different, jy weet. En toe leer ek en toe het ek en my siel mekaar 'n bietjie groet vir 'n tydjie, jy weet. ja, dit is so ver van jou siel af, ja. Ja, en toe kom ek agter maar weet jy, dis net so lekker om mense te laat lag, jy weet. Ja. En dit is waar dit vandaan kom, maar ek sal dink dat ek en jy moet ook vandag 'n bietjie van 'n lagspeletjie speel, ja. Ek dink Het jy so 'n segment in jou show? ons kan een insit. Okay. Ek dink want aangesien hierdie nou die eerste episode is, dink ek ons gaan van nou af probeer om in elke episode 'n lag segment in te sit. Wat dink jy het ons 'n naam vir hom of Kyk, het jy die jy mag nie lag nie. jy mag nie lag? Jy mag nie lag nie. Ek mag nie Jy lag. mag nie lag nie. Maar jy mag ook nie lag nie. Jy mag nie lag nie. So, Okay. het jy die vorige ek het 'n ander komediant gehoor. Het jy dit al gesien? Ek het ja. So ek kan hy self grappies gebruik, nee. Ek kan nie onthou wat jy gesê het nie. So as dit snaaks is, gaan ek heel moontlik
wil lag en Okay. my mond moet toe hou. Kyk, so hoe hierdie werk is, verduidelik gou hoe werk, want jy het dan nou vlugtig vir my gesê hoe ons dit kan doen, so So ek dink wat ons doen is ons werk op 'n puntestelsel. So jy vertel vir my 'n grappie, 'n dad joke of 'n one-liner. okay. Obviously kort en kragtig en as ek lag, kry jy 'n punt. En Okay. so die geheim is dit moet vrek snaaks wees, maar jy mag, so jy moet jou lag inhou. Wat is die kameraman nou lag? Vertel jy. As die kameraman lag, moet hy baie sag lag, maar nee, vir hierdie een kan jy hardop lag as jy wil hoor. Okay. So maar dan Want lag is aansteeklik, dan gaan ek waarskynlik ook lag. ja, maar dis juist, jy moet Okay. hom inhou. So jy kan begin as jy wil vir my iets sê en Okay. dan ja, het ons hom. Goed. Alright, so maar wag. As jy nou wen, wat wen jy? Kan ek die hondjie wen? Ja, nee, ongelukkig nie. Nee. Ek weet nie, 'n breakfast. Ek skuld jou nou 'n lekker breakfast. Okay, cool. Alright, goed. Okay, so die ou wat wen, die ou wat verloor met vir die ou wat wen 'n breakfast koop. Ja, soos jy wen jy 'n breakfast wat ek voorbetaal. Okay. Okay, so wat sê gou weer, as ek wen, Wen jy 'n breakfast by my ek wat, voor- o, wat okay, ek goed, voorbetaal. Ek het amper gevang ja, daar. ek wou net weer. Okay, so wat noem jy 'n hond wat kantoor? Ek dink dit is unfair want ek ken nie antwoord. Ken jy hom? Okay. Ja, Kom ons los hom dan. ja. Okay. Okay, so kom ons doen hom nie. Maar die antwoord is Labrador. Ja. Alright, dis jou beurt. Nee, maar jy kan okay, ja, hy tel nie want ek ken die antwoord, ja. Okay. Wat is brein en rym met M&M? Nee, ek weet nie. Dr. Dre. Is goed. Ek wat tel as 'n lag as jy tande sien. Ja, as jy tande sien en jy maak 'n gelykie. So is nie gelyk. Nee, dis net 'n blaas. Alright, ek gaan vir jou ook nou enetjie vra. Maar dis Engels, want ek gaan Afrikaans en Engels gooi Cool. so nee. What is orange and sounds like a parrot? A carrot. Dis kief. Okay. Het hom. Wat is jou gunsteling fliek? Titanic. Okay, wat is jou tweede gunsteling fliek? Mission Impossible. Okay. So ek het 'n blaasinstrument gebring. Ek weet nie of jy weet ek speel blaasinstrumente behalwe mondfluitjie nie. Nee. En ek wil jou gunsteling fliek se theme song doen. Jy mag nie lag nie. Okay. En as jy dit reg kry, wil ek die ander een ook doen. Okay, so Titanic is daar waar wat sê ons Jack waar hy hang in die water waar hy actual tune speel. Ja. Okay. So maak jy oor toe, imagine sy oomblik dat hy so op die deur hang en alles moes haar sien want hy gaan nou obviously doodgaan en sy gaan oorbly Rose, gaan Ja. uit tannie word vir die storie vertel. En dan maak jy ek gaan my ook toe maak wanneer jy dink jy's nou by 'n Titanic scene, maar Ja. leef jouself in die scene in. Okay, gaan hy. Dis mooi. Mooi nee. It's beautiful. Hoor. Nee, Wat is die ander een gewees? Mission Impossible. Mission maar- Impossible. Okay, is jy reg? Ja, ja. Vertel mag jy lag Dis hier. 'n aksiefliek hierdie, ja. Jy weet waar hy so hang. Hy so hang. Hy hang op Mission Impossible 1 hang en so. Ja, ja. En dan speel hy 1 2 3. Dit is uitstekend hoor. Jy het punte gekry daar. Dis 'n neusfluitjie. Want Jy weet jy blaas my jou neus. ek wou vir jou vra. Dis 'n neusfluitjie. Ek was eintlik geleerde daarmee. Dis 'n Ja. neusfluitjie. So jy maak jou keel of jy gaap en dan so onder die lyk ek so. So, Soos Breiwort. ja. Hoe gaan die Breiwort se tune? O, yes nee, nou vang jy my vas. Hoorie maar, dis Ek seker verloor my eie game. dis seker nie maklik om daarin te speel as jy verkoue het nie. Nee, glad nie. maar Net dis nie stereo nie. O, Maar net mono. dit man nou. So daai is goed. Ek weet glad nie wat daai is nie. Ek dink daai is Ryperd, maar ek het hom verkeerd gespeel nou. Ja. Wat se liedjie moet ek vir jou speel? Enige liedjie, iets nuuts, iets moderns. Ja, hop op spinnekop. Okay.
Nou hier is die note nie, hier is die blokfluit, hier is die, ek druk nergens, ek hou hom letterlik vas, né? Ja. Okay, ek wil, Nie 3 varkies nie. die oktaaf ding werk nogal. Okay. Crazy hoor. Hop op spinnekop. Dis actually nogal impressive en baie snaaks. En die nuwe een van Kurt, Ja. maar hy sing die woorde verkeerd, sê, hallo my maatjie, hoe gaan dit? Wil jy saamry? Wat maak jy? Ja. Jy kom van Zimbabwe. Magtig, maar jy kan mors. Is dit dit gaan? Dis hier is al een nou. O ja, okay, sien. Hoorie so daar, jy het nou punte gekry want ek het gelag vir jou. Okay, dankie. So ons is nou, ons is 1 elk nou, ek sê. Een elk, ja. Gou weer. So, ek gaan vir jou 'n statement gee. Ek dink nou terug aan die dae. Ek dink terug aan al die mense wat ek verloor het langs die pad. Toe besef ek maybe was 'n toergids nie die regte werk vir my nie. Ja, Dus maar, ja. jy sal gekry het. Ja, seker maar. Bietjie lank gevat, maar Ja. dis fyn. Okay, maar jy het hom, okay? Alright. Goed, okay. Wat is die verskil tussen 'n voël en 'n vlieg? Ek ken hom. Okay. Ja, Okay. dit gaan nie tel nie. Alright, Maar die antwoord is 'n voël kan vlieg, maar 'n vlieg kan nie voël nie. ja. Goed, so. Wat noem jy 'n vis wat kan hare sny? Nee, ek weet nie. 'n Barber. Okay. Punt vir jou. Het jy geweet boomerangs is Australië se grootste uitvoerproduk, maar is ook hulle grootste invoerproduk. Okay. Ek het hom. Yes. Wat is wit en blou en hang aan 'n boom? Ek sal sê 'n smurfie. Nou yskas met 'n jean aan. Okay. Goeie een. Dit kom van 'n dad af, is 'n dad joke. Ja, is 'n My dad dogtertjie sê dis bad jokes, maar dis Bad dis dad baie jokes. sleg. Ja, ja. Okay, wat is blou en ryk soos rooi verf? Blou verf. Dis baie bad ou. Dis is super bad. Dis ou. terrible. Wat is groen met wiele? 'n Grasperk, ek het gejok oor die wiele. Hoorie. Wat is groen en bruin en hy val jou dood as hy uit 'n boom uitval? 'n Poeltafel. Seker. Maar wat maak in die boom? Ek weet nie. Ja, Wat is geel en maak so? Yehey! ek het amper so 'n soortgelyke grappie geken, maar ek weet nie of ek dink nee, ek weet nie. Ek ook hier, maar ek kom hy weer. Yehey! Ek het een vir jou. Dis baie goed. Jy gaan 'n punt kry daar wat ek het gelag. Wat is geel en hop op en af? 'n Geel op en affertjie. Maar wat is geel en hop heen en weer? 'n Geel op en affertjie wat omgeval het. Goed ongeval. Weet jy? Maar dis wat ek gedink het jy gaan vra. So ek bly ken hom. Okay. Kom ons doen nog so 1 Wat is die punte nou? ek gaan moet kyk Ek op sweer ek is 3-2 voor. dit moet wees. Ek Het jy getel? Ja, dis 3-2 voor. Ek Nee. so, Maar ek sal nie dis dormie nou. Dis dormie. Dis nou dormie. 3-2, so jy moet wen om te wen. As ek hierdie een wen, dan moet ons nog een doen. Ja, dis dormie. Okay, en dis jou beurt, nê? Nee. Ja, maar ek gou dink aan 'n goeie grap. As Chuck Norris push-ups doen, druk hy homself nie op nie. Hy druk die aarde af en bly in die center of the universe. Maar ja. Dis meer feitelik as 'n grap. Ja, maar dit is ja, ek dink dit is baie waar want hy's baie sterk geweest. Ja. So ek praat al vir 4 jaar lank nie met my vrou nie. Maar ek het gedink dit sal nogal ongeskik wees om haar te onderbreek. Okay. So nou moet ons nog elkeen een doen. Okay. Jesus, gaan nou moeilik kom vir hierdie enetjie.
So hierdie twee vrouens is vir 40 jaar saam in 'n tronksel, né? En die een word nou vrygelaat. En die ander staan by die venster net voor sy in die kar klim. Die een wat vrygelaat is, sê sy vir die venster: "Onthou dat ek vanaand bel as iets ek nog nie vir vertel het nie." Okay. Die moeilikheid kom hier so. Ek weet dit nou al. Sorry Tannie, Okay. dis 'n grapjie. Okay, jy het 'n punt. So nou as jy lag op hierdie een, is ons nog steeds taai. Okay. Okay. So 'n pel vir my sê vir my dit reën nou al vir 3 dae aan een by hom en sy vrou staan net en staar heeltyd deur die venster. Dit sê vir my seker maar tyd dat hy laat inkom. Dis mooi. In die moeilikheid, maar jy wen. Ben ek? Jy wen. Ek het nog een oor dit om seker te maak. Okay. Hierdie twee ouens, maar jy stop mense dit ken want jy ken nogal hierdie golfgrappies. Hierdie vierbal speel golf en dan kom 'n begrafnisstoet verbygery. Ek ken hom. Ken jy hom? Ja, ek ken hom. Okay. Maar gaan aan want dit is baie goed. Okay, so dis nie deel van die grappies, dit is 'n afsluiting grappie. Ja. Okay, so vier ouens speel golf. Begrafnisstoet kom verbygery en die een nou haal sy hoed af. Hy staan so. Dis Pelle sê, "Hey, moet speel man." Dis so hard, Siri. Hy sê ek was al 40 jaar met haar getroud gewees. Dis baie goed. Hoorie, ek wil gou voor ons afsluit, ek wil ook 'n golfgrappie vertel, maar jy het hom vir my vertel. O ja. So maar ek wil hom net gou vir die mense vertel terwyl ons nou op dit is. Hierdie ou, ek gaan hom onthou. Ek gaan vertel soos ek hom onthou. O ja. Hierdie ou, daar was 'n inbreker by sy huis en toe het hy die inbreker met 'n golfstok geslaan. Nou sê hy in die hof en hy verskyn in die hof en die judge sê vir hom, so jy het hierdie inbreker aangerand met 'n sewehyster. Hy sê dis korrek. Hy vra toe vir die judge vra toe, hoeveel keer het jy hom geslaan? Hy sê 5 keer, maar skryf my op vir 'n 4. Ja. Kyk, jy kry twee golfers, né? Ja. Een wat kroekie, een wat die kroekie. Ja. Die kry nie nog nie, daar's 2. Okay. Ja. So, wat een van die twee is jy? Probably die een wat probeer om nie te kroek nie. Okay. Maar ons gaan in Januarie golf speel, né? Ons gaan Januarie speel 2 bane, Sun City en Lost City, ja. Yes. En kom ek sê vir jou so, as jy voorberei om nie te kroek by Sun City nie, gaan ek waarskynlik vir jou wen. Gaan jy waarskynlik vir my wen, want jy is die een wat kroek. Ja. Ja. Want ek het actually by Silver Lakes, hier is 'n ware storie, ek by Silver Lakes het ek gespeel 1 jaar. Ek dink dit was ek en Piet Pompies gewees, Kurt Darren en Lawrence, drummer Lawrence. Yes. En hierdie is 'n ware storie. Ek het op die 3de gat het ek Hole in One geslaan. En maar ek het dit was so 143 meter en ek het Hole in One met 'n drywer geslaan. Ja. Eers die boom vas, toe ricochet het in die huis, toe het letterlik toe gaan toeps nee. Maar Hole in One is Hole in One. Hole in One is Hole in One. Niemand vrae gekom het en toe ek 'n tydjie terug by 'n golfdag die storie vertel en toe ek die prysuitdeling doen, toe is daar een van die 4 balle, dis die CEOs van Durban af. En dieselfde 4 bal het dat 3 uit die 4 Hole in One in dieselfde gat geslaan. Wat ek nou moet sê, baie geluk en so. Ek sê kerels, net voor ek nou almal dink wat hulle dink, maar voor ek hierdie prys vir hulle gee. Hoekom 3 uit 4 en nie 4 uit 4 nie? Ek wil net weet. Ja. Hoekom het julle nou besluit 3 uit 4 en een van die manne gaan so, "Can I please have the mic?" En ek sê, hy sê, "The hole was full, né?" Dis waar. Ja, Dis so. waar. Hoorie Jakkie, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy kom chat het met my. Baie dankie. Ons het 'n klein geskenkie vir jou. Oh wow. Hier van ons af by Dromers en Doeners. Jy kan hom Look at maar oopmaak. Kry, dankie. Checkie gou wat dit is. Hoekom staan die Jakte Priester op die boks? Want ons het die verkeerde gas genooi. Het hy gekansel? Hy het gekansel toe moes ons jou, want anders moes ons nou 'n nuwe stiekertjie maak. Ja. Daar is 'n beker. Ek wou 'n beker gehad het. Checkie so, hy sê Jakkie Lou podcast seisoen 1. Jakkie Lou of Jakte nee, hy sê Jakkie Lou. Ja. Kyk. En Dromers en Doeners. Nou hierdie kan jy op my webwerf koop binnekort, hè. Dis so special. Nee, baie dankie. Ek gaan dit verkoop nie. Okay, ek gaan nee. dit nog maak. Okay, maar dankie. Ja. Nee, mag jy asseblief elke keer as jy uit daai koffiebeker uit drink, onthou om te dink aan jou drome en dit wat jy al bereik het en die mense wat jy inspireer en dit wat jy nog wil doen eendag. Baie dankie. Ek het jou nou opgesom as 'n dromer en 'n doener. Baie mense droom net, hulle doen niks aan nie en baie mense doen baie goed en hulle droom net. Jy droom en jy doen.
Baie En dankie. dis een van die redes hoekom ons jou genooi het. So baie dankie vir die chat. Dit was vir my baie lekker. Dankie, dis 'n voorreg en ek wil sommer sê, jy weet jy sal dit weet, jy's ook 'n ou wat baie hard werk. Ek weet dit goed. Vir die mense wat kyk daar buite, veral vir die jong mense wat in hierdie bedryf wat ek en hy is, hierdie bloody malbedryf wat heeltyd kreatief is, heeltyd 'n oop canvas is wat spierwit is wat jy moet verf in al die kleure wat jy wil ek net sê vir julle, as die kort pad die beste pad was, hierdie een langs hom geloop. Moenie die kort pad vat die pad wat jy dink is reg en vat daai pad al werk jy so hard ergens en ek is 'n getuie daarvan. As jy hard werk en jy kom by 'n laagtepunt. Ja. Jy dink myself eerlikheid, ek moet opgee nou want die mense is altyd gekuier as vir my luister. Is daar 'n hoogtepunt net om die draai. Ja. Hou net aan en dan as jy al kom, dan gaan jy terug en sê okay, ek onthou hierdie onderhoud of hierdie gesprek tussen Quentin en Jackie waar ek dit gesê het. Ja. Want jy behoort ook te weet, Ja. ons laagpunte gewees vir jou ook. Ja. En dan dink ek myself, hier moet ek nou ophou. Hier moet ons nou basies. Ek onthou net interessant genoeg op jou troue Ja. waar ek het gesing op jou troue. Ja. En daar het fout gegaan met die pedal, onthou jy dit? Ja, toe jy hou hom aan druk kom op verskillende geluide uit. So wat gebeur is ek het 'n gitaar en 'n pedal wat maak toep, is altyd wat maak toep. So as ek gooi daar toep, 3 pikke wyne. En as jy die pedal te ver trap, is daar nog 'n knoppie en hy verander die pedal in 'n tamboerijn en nou of 'n kliks. En almal kos om trap gaan 'n ander tune toe daai jy. Rudy Kleigeld het op doodgelag. Hy het daar gesit, John Belcher het daar gesit. Ek dink amper Rock Prophet daar gesit. John Rock Prophet, ja. Ja, hy het daar gesit. En ek trap toe en ek sing ek sing hoe dit kyk al nie. Ja. En skielik is dit daai en ek sing hey Mrs Roberts. Ja. Wat hy dit. Jy moes want daai klank wat daar uitkom is Exactly, nie. dit gaan nie vir 'n wyne nie, né? Ja. En 'n sulke oomblik het vir my so magic is van jy het to be there, jy weet. Ja. En ek dink as mens nie hierdie moeilike tye gaan nie, dan kan jy nooit sulke oomblikke hê om oor te lag nie, jy weet. Ja. Ek lag nou oor al die laagpunte wat ek in was sê, shit, ek so bly ek het aangehou, jy weet. Ja. So hou aan, glo in jou drome, wees 'n doener. Ek het eendag met een van die grootste rockers in die land hierdie gesprek gehad, ons amper beklei, toe ek vir hom sê, want hy sê alles wat ek verkeerd doen. Hy sê, jy doen dit verkeerd, jy doen dit. Toe sê ek, weet jy wat? Bly jy die prater as ek die doener. Ja. Ek het net so vir hom gesê, Wow. Ja. en dit is so sterk gehoor voel. Hoe meer jy gaan praat, hoe meer gaan ek doen, want jy inspireer my om meer te kan doen. Ja. So wees jy doen, moenie net mense daar buite, hulle weet niks van jou af nie. Mense moenie vir jou kom sê wat jy kan doen en wat jy kan doen nie. Ja. Die Bybel sê glo soos 'n kind, né? Nee? Ek weet dit glo in die Here soos 'n kind, Ja. maar imagine dit bedoel glo in jouself ook soos 'n kind. Ja. As jy 'n kind is jy die beste rugby speler, jy's die sterkste, Ja. jy's die vinnigste, die slimste. Somehow along the line kom mense in jou pad en sê hoorie maar jy's eintlik sleg. Ja. Hulle mag dit nie vir jou sê nie. Ja, wie is hulle nou? Hulle Ja. mag jy moet vir jouself sê die Bybel sê nooit mense moet vir jou beïnvloed om te sê wat jy moet doen nie. Ja. So wees regtig die beste version van jouself. Ja. Doen wat jy moet doen, rus as jy moet rus, werk as jy moet werk, bid as jy moet bid. Een van die belangrikste ding wat jy ooit kan doen is om te bid en weet God al geluister. En jy man, ek hoop hierdie dat jy inspireer en dankie vir wat jy doen hier so. Ek dink hier gaan baie goed kom met jou uit jou podcast uit. Baie dankie, ek hoop so. Ek hoop dink so. so. Ek wil gaan aansluit by daai. Ek het daar's 'n song wat ek nogal baie luister en die lirieke in die liedjie sê daar is nou Engels, the mountain always looks the biggest before you climb. Oh wow, ja. So as die berg of wat ook al jy wil doen so massief lyk, begin net klim, want hoe meer jy klim, hoe kleiner word dit. Ja, dis wat jy sê met agter jou is daar heidaglik. Kyk gou agter jou is daar 'n berg, heidaglik. En en dit is ongelooflik, jy weet, Ja. om te sien dat agter jou die berg ook as jy klaar oor hom geklim het. Ja, nee, dit is nogal Dis amazing. is 'n hondse gedagte. Ja, ek weet nie elke hond kry sy dag, onthou dit Ja, net. ek meen, jy sien Ja. dit. Op daai noot gaan ek nou maar eindig hierso, voor dinge jy nou niks oorbly op hierdie set nie. Ja. So dankie weer eens, baie dankie. Baie dankie en dankie. Ek weet hierdie show behoort eintlik aan my want dit is 'n Mr. Miyaki boom. Ja. Ek wil eintlik vir jou sê diep binne in jou hart is jy eintlik mos maar 'n rocker. Dis hoekom ek hierdie boom hier gesit het want jy is 'n rockstar en hierdie is 'n rock fig. Okay. So Ek het 'n perfume uit sy naam is nie Miyaki. is nie Miyaki. O, Maar is 4 woorde. Is nie Miyaki. Miyaki. Okay. En die ander version is Mr. Miyaki en dit is die boom. Mr. Miyaki. Karate Kid. Great. Ja. Alright. Hoorie, baie dankie dat julle gekyk het. Dankie vir almal. Dankie vir Connection Studios en vir Jaco vir hierdie cool setup. Ons het nie daaroor gepraat nie. Vinnig. Wat dink jy van hierdie studio? Ek dink dit is 'n beautiful studio. Ek dink hulle gaan my sien. Want ek kry 'n idee as ek hier instap. Hier is iets 'n plek waar ek kuns kan maak. Ja. Ek sal meer as ek hier opneem iets met 'n piano opneem, met 'n cello, met 'n akoestiese gitaar, botteltas nou. Ja. Want hierdie studio hy leen homself uit na iets 'n bietjie meer
bietjie meer opmaak het en bietjie Ja. nicer. So as jy wil kom opneem en jy het iets in jou hart, as jy 'n digter is en jy het ook iemand wat dit wil sing of wil self sing, hier is die plek daarvoor. Ek Ja. dink die klank wat hier uitkom gaan next level wees, want die tegnologie is next level. Ja, En ja, en Jaco, hy het dieselfde haarstyl as ek. Hy het ons dieselfde haarkapper. ja, Maar so ek dink is 'n stap in die regte rigting. Hy gaan my verseker weer sien. Is 'n baie aangename man wat die plek besit en het heerlike koffie en 'n lekker peaceful zen vibe. ja. Nee, jy sien, dit is so en hier waar ons nou shoot, is eintlik 'n cinema room. Hier's 'n baie groot skerm hierdie kant, daar sitplekke daar wat lyk Ja, soos 'n movie. teater, Kom ons doen 'n DVD so. Dis 'n live. Dink jy sal dit 'n toe? live recording, ja. Wat is so 70 mense hier kry wat hier sit en dan doen ek 'n show vir die mense en jy kan neem dit af. Ek's in. Count me in. As jy ek sukkel nog om die kamera storie uit te figure, maar ek kan probeer. Hy's die beste. Okay, moenie nie so praat nie. Ek sê in my liedjie of hy sê die toespraak. Ja. Jy ken die toespraak, die Yes. Ja. Moet nooit jouself afkraak, die lewe is te kort daarvoor. Jy's die beste, jy's die beste. Dankie. Ja. Baie Want dankie. ek het so een of keer, twee keer dat jy te vol geboek is, jy word baie geboek. Ja. Toe het ek iemand anders te gebruik en toe kom ek agter. Dan begin ek agterkom ek shit, wat ek kan hierdie is nou nie. Dis hierdie selfe kwaliteit. Jou kwaliteit is baie goed. Ek dink jy's te goedkoop. Nie vir my nie, vir my is die prys perfek. Is vir jou. Ja. Vir my, maar vir die ander is heeltemal te Ja. goedkoop. Hier is interessant, sorry, ek weet ons moet eintlik afsluit, maar net nog een ding. Toe ek my heel eerste musiekvideo moes shoot, het ek nie geweet wat om te charge nie. Toe het ek jou gebel om te vra wat betaal jy normaalweg vir 'n musiekvideo? Toe sê jy vir my, charge what you are worth, otherwise you become worth what you charge. Want jy weet. Ja, behalwe vir my. Ja, daar was fyn print. Ja, T's and C's apply. Ja, T's and C's. Nee, en dit is so 'n goeie vriend vir my sê, ek weet ons is nou lekker gesels, eintlik langer as die gedink ons gesels. Ja, dit is 'n bietjie langer, sorry, maar So ek hoop kyk vir al die mense wat so gesig het vir daai dad jokes, share dit dan met die mense wat jy nie van hou nie, okay? Ja. Maar so 'n goeie pel vir my sê Kevin Leo, hy sê altyd 'n afskeid is nie 'n lekker skeid nie. ja nee. Jy weet ons moet dit altyd onthou. Jy weet en gelukkig is dit nou die afskeid van hierdie hoe baie van hierdie gaan jy doen? So 12, 13, 14 aanvangende, So ja. mag hierdie die een wees vir die meeste gekyk word van almal en die meeste geshare word. Want hierdie is episode 1 en dis 'n voorreg om episode 1 te wees. Ja. Ek glo jy dalk episode 3 van opsit oor die hele 3 pikkewyne ding, maar ek weet dit nie. Nee, ag kyk, jy's nie die eerste episode wat ek skiet nie, maar toe ek jou genooi het jy vir my gesê ek wil eerste wees. Ek wil eerste wees, ja. Ja, so ek gaan jou eerste sit. Maar hopelik, dankie. Hopelik is dit so goed dat hierdie nou so of die hoe kan mens sê die klas raak van hoe almal moet wees van hier af, jy weet. Ek hoop so, ja. En ek meen ons het nou al 'n paar geshoot en dit was vir my verskriklik lekker, is net soos wat hierdie baie lekker was. So Wie is jy van planne op te sit tog? nee, die mense gaan maar moet wag en Rarig. sien. Ja. Jy sal sien in hierdie episode het obviously 'n intro en in die intro is daar gesigte van wie almal hier is. O, okay. So ek dink teen die tyd wat mense hierdie stukkie van die segment sien, het hulle al klaar gesien wie kom nog. Hoor, dis great. So ek So, kan- dan gaan weekliks uitkom of maandeliks. Weekliks en ja, soos as alles goed gaan, eerste week van Desember sal hierdie episode release en dan tot in 2026. Ja. Great. Ja, so weer eens baie dankie vir die tweede keer Baie dankie. Dis lekker om met te gewees het en ja, ek sien julle weer ergens by Houe. en dan sien ek julle in die volgende episode, volgende week selfde tyd, selfde plek. Totsiens.